bly om jou te kan ontmoet en 'n lekker gesprek met jou te hê. Nee, selfde. Is 'n bietjie makliker as om voice notes help, maar is 'n bietjie makliker om eintlik hier is nou nie 100% van aangesig tot aangesig nie, maar dit kry ons meeste van die pad also. Yes, great. En vertel my van 'n bietjie meer. Ek is regtig geïnteresseerd in weet baie keer as jy net met mense oor YouTube, WhatsApp praat en hulle sê goeters wat jy nou mee verskil, dan is het so vinnig om net hier in 'n boks te sit, maar ek het tog gesien 'n ou kan van almal iets leer en is altyd lekker om hulle getuienisse te hoor, want dis nogal 'n kragtige ding. Net om te hoor van waar af kom 'n ou, voor 'n ou kan partykeer aanvat of kritiseer of ietsie, moet ons tog verstaan ons is in dieselfde span. En so ja, ek wil 'n bietjie hoor, wie is jy, wat maak jy en hoe het jy 'n gelowige geword? Ja. So ek het in 'n Christenhuis groot geword. Wat ek nogal dankbaar voor is. Ek het nogal gesien as baie mense wat nie daardie voorreg het nie. Yes. Ek dink dit is nogal belangrik om ten minste in 'n gelowige huis groot geword, alhoewel jy weet ek's nou biased, so ek sal verkies dat dit 'n Christenhuis is. Maar ja, kyk, en dis niks teen my ouers nie. Hulle het my regtig daarom die regte indruk by my geskep, die belangrikheid van geloof. Maar ek was nooit so groot op Bybel lees en al die tipe goeters nie. Weet jy, dit was daar so gewees en ek sou nou nie sê daar was 'n tyd wat ek nie gedink het daar is 'n God nie, maar hy was nou nooit die kern van my lewe gewees. Ek het eers bietjie later in die lewe wakker geskrik toe ek universiteit toe is. Maar ek het ook nou nie direk na hoërskool begin swat nie. Maar ek het op 'n stadium op hoërskool wat ek begin belangstel. Ek vertel julle nou want dit is belangrik tot hoe ek tot geloof, ernstig tot geloof. Nee, ek luister. So ek op 'n stadium waar ek 'n veearts geword het, want toe besluit ek, toe het ek saam met 'n paar veeartse gewerk en besluit ek net die hondjies en kykies, het raak bietjie vervelig. So af en toe kom daar so 'n haas of 'n papegaai of 'n ding in, maar dis nie regtig. So toe dog ek nie, ek wil 'n wildveearts word, en ek het toe bietjie saam met van daai ouens gewerk, en dit was baie lekker geweest, uitgegaan, uit 'n paar bokke gepyl, die een dag, jy weet, en dan het ek nou help om my goeders vas te hou, en ons het hulle gelaai, allerhande sulke goeders, so, ek en my broer, ons is die eerste generasie wat nou nie op 'n plaas groot geword het nie, ek was maar altyd 'n stadsjappie geweest, so was vir my lekker nou om die bos weer te herontdek, as ek het so kan sê, en ek dink my pa is ook baie bly geweest daaroor, maar toe, kyk maar, om 'n veearts te word met jou wiskunde en wetenskap, al die tipe goeders, jy weet, hoe 90's, 80's wees, en ek kon dit doen, ek was net lui geweest, so ek het so 'n bietjie gesleep met daai goedjies, maar toe oorweeg ek toe ook biotechnologie, en by die ou Technikon hier in Pretoria, en ek was daar so vir hulle oriëntasie, want dis ook maar goeders waarna ek belang gestel het, die biologie en al daai goeders, alles vir my verskriklik interessant. Maar ek sien toe, dis weer verskriklik laboratoriumwerk, is ook nou nie iets waarna ek nie. En toe stel iemand natuurbewaring voor, en terwyl ons kan dit probeer, en dit was nou 8 jaar terug gewees, ek nou nog nie terugkyk, so ek het in natuurbewaring betrokke, ek het natuurbewaring geswat, ek is nou besig met my honeurs hierdie jaar, op spinnekoppe spesifiek. Ek hou eintlik meer van plante, ek is meer die plante ou tussen my vriende. Ek sê altyd vir mense, ek dink plante is meer interessant as diere, en dan kry ek sulke snaakse kyke, as ek van ja, wel, kan seker nie almal oortuig van alles nie. Maar ja, toe ek begin swat het, ek het begin swat in 2018, my eerste jaar, en daarso was 'n paar mense wat saam met my geswat het, en my dominee op daai tyd, want dit was alles redelik naby mekaar gewees waar ek gebly het, waar die kerk was, en die pad wat ek gevat het na die universiteit toe.
kon sommer geloop het, want is in dieselfde, my oom het my vertel, is so paadjie wat jy gaan af in die teerpad, en dan op 'n stadium, want ons is teen die berg op. Op 'n stadium kry is daar so opening tussen die huise, en daar so eintlik 'n bergpaadjie wat oor die berg gaan, en dan kom jy aan die ander kant by die universiteit uit, so dis nogal gerieflik geweest. En toe het een van die oukies saam met my, wat saam met so wat ek en hy saam begin stap, want hy het net bietjie verder af in die straat gebly. En my dominee het my vroeër vertel, hoor jy, daar so 'n oukie wat verblyf blyplekkie hier by ander mense in die kerk, en hy swat ook by die Technikon, hy dink hy swat dat ek swat. En dis toe ek in die pel van my, toe mekaar ontmoet het, saam geswat en saam begin stap in die oggende, en hy is baie meer Afrikaans as wat ek is, hy's behoorlike boertjie, en so baie interessante geselskap gewees, en dit is waar so daai oggende, want dit is 20, partykeer 30 minute se stap gewees, afhangend nou van hoe stadig ons stap, en hoe baie ons praat, en al die tipe goeders, jy weet, as jy te veel praat, wanneer jy skerp optraan, dan raak jy nogal vinnig uit asem, en en daarso het dit begin, en ja, soos ek gesê het, ek sê ek was nooit regtig, wat ek nie geglo het, as ek terugkyk, ek was nog altyd oortuig geweest, daar soos daarom iets, maar jy weet, dit is daardie dissipline van geloof, wat ware geloof vereis, as ek het so kan stel. Dit was nie van die begin af daar so geweest nie. En toe ek en hy begin gesels, en baie geloof en goeders. En so stelselmatig, so daai het my eintlik nou maar op, dis snaaks hoe die Here klomp verskillende goeders in 'n mense se pad inweef, verskillende paadjies saamweef eintlik. So dit was die natuurbewaring, jy weet, dit nie vir my liefde vir die natuur en goedjies was, jy sou ek nie het gaan swat, en jy sou ek nie die pel ontmoet het nie. En die pel wat toevallig, en nou nie net geloof, jy weet, geskiedenis, en al die tipe goeders, en jy weet, hoe jong mense, ons te opinie oor alles, wat ons nie noodwendig van weet nie, en so, jy weet, die wêreldse probleme uitgesorteer, soos ons op die berg gestaan. Yes. En soos ek gesê, dis waar so dit begin het, en toe so stelselmatig, het ek nou maar meer en meer belangstelling begin kry, en soos wat ek nou meer volwasse geraak het, as 'n persoon, en op geloofswyse het ek al hoe meer en meer besef die belangrikheid van geloof in 'n mens se lewe, maar ook, jy weet, in ons volkie se lewens, jy weet, ons is gestig, as gevolg van die Christelike geloof. Ek dink daar is iemand wat dit daarmee kan strei nie. Verseker. En wat ek al hoe meer en meer sien, is, kyk, in natuurbewaring, jy werk nie met die natuur, jy werk meer met mense as enigiets anders, en jy hoop jy kry 'n kans, dat die mense jou uitlos. En in natuurbewaring, jy weet, jy's 'n natuurbewaarder, en jy's 'n tipe van 'n bioloog, en jy's 'n navorser, en jy's 'n sielkundige, en jy's 'n besigheidsman, en jy moet wiskunde kan doen, en jy moet met jou hande kan werk, en jy moet daar's verskriklik baie blootstellings, en vaardighede en goeders wat mense moet leer, en so het ek meer en meer met mense te doen gehad, en meer blootstelling gekry, en ek besef toe ook mettertyd dat die afvalligheid wat gepaard gaan met verlies aan geloof, en 'n verlies aan die liefde vir godsdiens, is maar 'n groot deel van hoekom ons land lyk soos wat hy lyk. Korrupsie en als een kant gesit, jy weet. Wat jy weet, natuurlik ek dink niemand kan ook daarmee stry dat ons staat nie godvreesend is nie. Ek meen, as Christus nie jou God is nie, is die staat jou God, of is jy jou eie God, of wat ook al. So ja, en ek so dit is maar vir my interessante paadjie gewees wat ek gestap het die laaste klompie jare. Ek was selfs op 'n stadium, nadat ek my 3 jaar geswat het, my eerste 3 jaar geswat het, toe ek oor see gewees vir 14 maande. Ek het daarso, ek het tussen die Arabiere gewerk, ook daarom tipe van 'n natuurspos gewees, as 'n
dierebestuurder in 'n safari park wat hulle besig was daar om te bou in die middel van die woestyn. Dit was 'n belewenis gewees. Toe ek terug hierdie kant en verder geswat en werk gekry. En toe was ek nou vir 'n rukkie daar in Klerksdorp gewees, vir die vorige 2 jaar. En dis hoe ek op die WhatsApp groepie gekom het, waar so ons mekaar nou ontmoet het. Okay. Die aanvanklike Bybels, ek dink die oorspronklike naam was Bybelstudie gewees, nog so 2 jaar terug, 2,5 jaar terug, so iets, want want dit is nou 2025, so teen 2023, toe was ek al, toe het ek sterk daarna gekyk om teologie te gaan swat. Ek oorweeg het nog steeds, ek net eers my ander kwalifikasies klaar, ek moet net iets agter my naam kry, sodat ek brood op die tafel kan sit. So op daai stadium het ek nou al redelik, toe was die bal nou al in die rol gewees, en ek het vriende gemaak also met 'n ou wat besig was om sy teologie klaar te swat. Dit is daai vriend van my wat ek jou van vertel het, wat die predikant is. En ja, toe het een van die ouens van wie ek werk, met wie ek goeie vriende geraak het, want hy weet ek stel nogal belang in die Bybelstudie goeders en nogal ernstig oor dit en so. Toe stuur hy vir my eintlik die link aan vir die WhatsApp groepie. Hy het nooit self aangesluit nie, maar hy het my gesê hy weet hy dink ek sal hierdie geniet. En ja, dit is waar daai begin het. En nou hier sit ons. So sal jy sê, jou geloofspaadjie, was dit soos 'n event gewees? Was daar 'n oomblik wat jy 'n besluit gemaak het, waar jy nou, soos wat party mense sal sê, hulle gee hulle hart vir die Here. Was daar so 'n event in jou lewe? Jong, is moeilik. Ek wil nie nee sê nie, want daar was definitief tye gewees wat ek letterlik en ook, jy weet, emosioneel al die goeders maar swaar gekry het en maar weer wat die lewe my maar weer op my knieë forceer het en wat ek letterlik vir die Here gesê het, jy weet, ek gee my hart vir hom, maar dis nie dat ek ooit getwyfel het dat hy daar so is, dis nie dat ek nie, dat ek my geloof in hom verloor het, maar jy weet, mense het maar hierdie tye wat jy, dinge gaan goed, of mens maak maar 'n selfsugtige besluit en jy lees minder Bybel, jy bid minder, jy weet, al die en dan bring die Here jou maar so terug. So ja, daar was sulke tye gewees, ek kan nie regtig sê dat daar so 'n spesifieke event was nie, dit is maar meer, ek is nou maar redelik, soos ek gesê het, ek kan nie regtig onthou, dat ek op 'n stadium nie regtig, ek praat nou nie van toe ek verskriklik klein was nie, maar ek is maar daarom so groot gemaak en ek het nog nooit regtig getwyfel dat daar so 'n God is nie. Ek het nou maar net die laaste klompie jare net meer en meer besef hoe belangrike deel hy van mense lewe is en hoe afhanklik mense is van hom. So ek probeer nou al hoe meer en meer daarvolgens leef. So ja, ek sal maar sê alles na hoërskool hoofsaaklik was nou maar die groot event gewees met klomp stalletjies en wat ook al wat nou maar plaasgevind het, as dit sin maak. Nee, dis interessant. En sê gou vir my, wat se tipe kerk kom julle uit, jou ouers en jy nou op die oomblik? Yes, so ons is maar nog altyd hervormers gewees. My ma kom uit die gereformeerde kerk. Mense moes die 3 susterkerke, die hervormers, die NG en die gereformeerd, maar hoofsaaklik onder die Afrikaners. So ja, ons was maar nog altyd hervormd gewees. En toe, ek is heidaglik deel van die geloofsbond, so net vinnig oor dit. Kyk, die geloofsbond is maar basies 'n groep uit die hervormde denominasie uit wat afgestig het. As gevolg van allerhande dwaalleringe en goeters wat hulle begin inbring het in die kerke, en jy weet, goeters soos homoseksuele huwelike, en hulle wou laat ongelowiges of ateïste of wat ook al, of ouens wat snaakse goeters glo,
het hulle begin toelaat in die teologiese departemente wat nuwe studente oplei. Ek meen my daai is 'n gevaar. Sê weer? Daai is 'n gevaar. Ja, ek meen my dominee, my vorige dominee. Hy was een dag in 'n toestand gewees wat hy ons vertel het. Toe sê hy dat ek meen daarso is 'n gaan nie die woord gebruik nie, maar hy het gesê hierdie ou glo nie eens in die opstanding nie. Jy weet, maar dit is een van die groot kokkedore wat in 'n teologiese departement was wat ons toekomstige predikante moet oplei, jy weet. So hoe kan jy nie een van die kern aspekte van die geloof glo nie, maar jy wil die toekoms van die geloof oplei, jy verstaan, so sulke goeders. En so dis nie kan glo nie, dan is daar niks om te glo nie. Korrek, ja, korrek. So dit was maar 'n interessante tyd gewees vir daai. So enigiemand wat wil dan hulle kan gaan opsoek, die Geloofsbond het 'n webblad. Wat nou die bietjie beter die geskiedenis agter hierdie goedjies verduidelik. Is nou maar ietsie wat kom die laaste klompie dekades. Ek dink daai afstigting was ek kan nou nie die presiese datum, maar ek dink is nou al meer as 15 jaar terug. Ek mag verkeerd wees. Ek is net 'n bietjie verkeerd, so ek praat nou onder korreksie. Yes. Maar so dit is, en baie kerke of baie predikante het nie eers vir hulle gemeentes gesê daarvan nie. So jy het nog gemeentes wat nie, jy weet, afvallig geraak het nie, maar hulle is nie eers bewus hiervan nie. En dit is nie net onder die hervormers nie, dis onder die gereformeerdes, is onder die NG mense, dit sal onder jou baptiste wees, dit sal onder jou methodiste wees, jy weet, verskille wat ons nou het met mekaar eenkant gesit, daar's baie van hulle wat nie eers bewus is van hierdie, almal sien dit in die samelewing, maar min mense, verbasend min mense, weet eintlik van die probleem wat aan die gang is also, so, dis, ek sê hervormer, dis moeilik, want ek sê ek's hervormd, en dan sal, jy kry mense wat sê, okay, so julle is van daai ou tyd se streng kerke, of hulle sal sê, die hervormers, hulle het nou hulle is 'n weird lot, en dan bedoel hulle is soos van die ouens wat nou allerhande snaakse goeders ingebring het in die kerk, en jy weet, so dit is maar ons noem maar nog steeds onsself soos ek gesê, die geloofsbond van hervormde gemeentes, soos wat die geskiedkundige hervormde geloof maar nog altyd was, jy weet wat Luther en Calvin en al daai manne. Ek het nie geweet daar is so 'n denominasie nie. Dis nie in Swaziland nie, laat ek dit sê. Ek dink altesaam, ek praat nou onder korreksie, ek nou nie onlangs gekyk nie, maar dis iets in die 30 gemeentes, ek dink, jy weet, so dis nie eers 40, ek meen, en ons weet hoeveel kerke daar so in Suid-Afrika is, maar ek meen, sê nou maar 30 gemeentes in Suid-Afrika, wat hulle voet neergesit het en gesê het, ons kan nie, hulle het letterlik in een van hulle dokumente, want daar so was hofsaake, kyk, klomp van toe ons nou afgestig het van die kerkeraad van Suid-Afrika, ek hoop ek gebruik nou al die regte benamings en terme goeders, maar toe ons nou afgestig het van dit af, jy weet, nou is daar so groot drama gewees in politiek, en daar so was persele wat hulle nou wou terugvat, en allerhande sulke goeders, jy weet, so dit maar lelik geraak op is, en ek meen, jy weet, ons besef, die kerkgebou is nou nie die gemeente nie, maar jy weet, as jy nou 'n kerkgebou het wat nou al 150 jaar staan, of 100 jaar staan, ek was al in sulke kerkgeboue gewees, jy weet, dit is deel van die mense daar so omtrent, jy weet, so dis maar, soos ek gesê, daar's groot hofsaake gewees oor die, en so dit is, ek sê nie, jy sê, die geloofsbond is 'n aparte denominasie nie, want ek dink ook nie, dis hoe hulle bedoel het om te maak, maar jy weet, for all intents and purposes kan dit seker maar net sowel wees as jy al die ouens wat heeltemal afvallig geraak het, eenkant sit, jy weet, ek kry skaam om geassosieer te raak met van hulle, soos jy sal kan verstaan, as mens kyk na baie van die charismatiese, kyk, weer eens, jy weet, ek sê nou nie elke liewe charismatiese gemeente is nou noodwendig 'n slegte kerkie, maar ons weet daar so is baie van hulle wat regtig bietjie te hand uitdruk.
So, ja. Okay, great. Nee, baie dankie vir dit. Dis amazing om te sien dat Vader verskillende paaie, verskillende mense, verskillende maniere mense na hom toe trek en hy doen dit alles deur sy goedheid. So, dis amazing. So ek wil 'n bietjie ratte change en nou gaan ons bietjie praat oor 'n onderwerp wat vir my wat ek oor passievol is. Ek weet almal is nou nie passievol daaroor dalk nie. Maar die rede hoekom ek is omdat as ek nou my eie koppietjie dink, wat is die ek sien my ding is af. As ek nou moet dink, wat is die grootste hoe kan ek sê misverstand onder gelowiges is, né? Nou daar's baie daar's redelik baie, daar's hartseer, maar daar's baie mense wat nie weet wat is salvation nie, wat is die evangelie nie. Dit is 'n hartseer ding, daar's massive misverstande en ek meen die kerk strei nou al vir jare en duisende jare dalk al hieroor, oor klein dingetjies dalk. En dit is 'n groot ding, dit is 'n ernstige ding en dit geniet respek en ek moet daarna kyk. Dan is daar 'n klomp ander onderwerpe, weet eskatologie, wat daar baie verskille oor is, wat nou is party ons dink is nie so 'n massive deal nie, maar dit het ultimately nog 'n groot impak oor die manier hoe jy dag tot dag besluit te maak. Dus ek dink môre is die laaste dag van die heelal, dan verkoop ek al my goed en dan kry jy stories waar mense dit in Amerika 'n paar keer gedoen het en dan het hulle kinders niks om te erf nie en hulle lewe in armoede vir die res van hulle lewens en so eskatologie het nogal 'n redelike impak, maar dis 'n komplekse onderwerp. Daar's 'n klomp ander goed, weet die drie-eenheid. Selfs Christene wat glo in die drie-eenheid, ek praat van gewone kerkgangers, as jy vir hulle vra, verduidelik vir jy die drie-eenheid soos wat jy dit sien. Ek het al vir iemand gevra wat in 'n gewone tipe kerk is, ek vra, hoorie, is Jesus God? En dan sê hy, nee, hy is nie. Dan sê ek, hoorie, maar jou pastoor sal met jou nou raas as jy dit sê. En maar die punt is maar net, is dat mense kan nie dit verwoord nie, daar's 'n redelike, hulle kan nie vir 3 minute praat sonder om volgens hulle kerk weet van die pad af te raak nie, as ek dit nou so kan sê. Nee, so daar's baie, maar daar's 'n klomp sulke soorte onderwerpe, maar vir my persoonlik dink ek die grootste misverstand wat daar is oor hierdie onderwerp van, moet ons Vader se wet hou, okay? En hoekom dit, en dit is maar my view, miskien daar's nie almal wat dalk hierdie share nie, maar dit is amper die ultimate misleiding is dit wat ons in die tuin gehoor het van die slang en wat sê, het God regtig gesê? En daai ding echo nog deur al die eeue heen en dit echo vandag nog steeds wat ons gechallenge word, beproef word, getoets word, wat ook al jy dit wil noem, het God regtig dit gesê? En dan onder andere, as ons dan nou moet praat oor die wet, en ek vra gewone Christen, hoor jy moet jy 10de gee? Ten minste die wat ek ken sal sê, ja nee, jy moet 10de gee. Maar as ek vir hulle sê, hoor jy, ons moet Sabbat hou, dan antwoord hulle so kaartjie uit hulle sak uit, en hulle sê, sien ek is nie onder die wet nie. En dan sal ek vir hulle vra, mag jy tattoos dra? Dan gaan hulle sê, o nee, ons moenie tattoos doen nie. En dan noem ek enige klomp van die gebooie, en dan sal hulle oor die algemeen saamstem, dat ons moet dit doen, maar dan is daar nou so 'n paar wat hulle gaan sê, nee, ons hoef nie dit te doen nie. En dit fascineer my nou kwaai. En so ja, ek wil dan my vraag vir jou stel, verduidelik volgens die beste wat jy kan, net in 'n korterige seksie van, moet ons die wet hou, en hoe verstaan jy die wet? Tel my 'n bietjie van dit. Okay, ek twyfel dat ek het kort kan hou. Nee, jy het al die tyd. Okay, nee, 100%. Ek wil dan ook net byvoeg, ek vra om verskoning, ek mag partykeer bietjie besig wees met 'n ding en dan gaan ek af op 'n trant. Gewoonlik doen ek dit sodat iemand het een keer vir my gesê, ek het hulle eintlik vertel hoekom dinge tussen my en 'n meisie nie uitgewerk het nie. En dit was 'n verskriklike kort verhouding gewees. Dit was net 'n paar maande en hy is op 'n stadium toe stop by my na soos 15 jaar. Hy sê vir my, jy's verskriklik analities. En as ek bietjie so te veel raak, ek vra om verskoning, maar ek probeer eintlik om die onderwerp so duidelik as moontlik te maak. So dis al hoekom ek dit doen. Dit het nou maar te doen. Ek het nou vir my Word dokumente opgemaak, so ek gaan nou 'n paar notas maak en dan sal ek jou terugbring
na die punt wat jy maak. 100%. Dat ek ook, want ek raak ook so in 'n rabbit hole en dan Ja, nee, ek verstaan 100%. Dis reg, go for it. Yes. So ek het wat ek nou al geleer het is dat eerstens as mens vir alles dit kom by die Bybel. Enigiets waar mens praat, moet jy jou terme en jou definisies en alles moet mens, want dit is ongelooflik maklik om heeltemal verby mekaar te praat en dan raak mens kwaad vir mekaar en aan einde van die dag het julle die half dieselfde ding gesê en dan dit was ek meen toe die Bybel, want die Bybel was aanvanklik 'n Grieks of Hebreë, die Ou Testament Hebreëus en toe nou die Grieks bygekom en toe later was dit Latyns gewees en daarso was groot gevegte gewees omdat hulle die verskillende woorde gebruik het vir dieselfde ding, jy weet, sulke goeders. En ek meen ons praat tog dieselfde taal, ons gebruik verskillende woorde partykeer so. Yes. Ek dink persoonlik eerstens dit is een van die groot probleme wat ons het buiten die feit dat mense nie hulle Bybels ken. Ek dink dit is die eerste grootste probleem. Ons ken nie meer ons Bybels nie en ek self is skuldig daaraan nog steeds, jy weet, so passievol as wat ek al is en soveel as wat ek het geniet, as ek kan dit nou al sê, ek's nou oud genoeg, as ek 10 jaar terug begin het, dan sou ek nou op 'n heeltemal ander plek in my lewe gewees het, maar die Here werk met mense soos wat hy bedoel het, so ek verstaan dit, maar ek het nog steeds daardie keuse gemaak. En toe ek 'n tiener was ek klaar bewus genoeg gewees om te weet ek moet eintlik bietjie meer verantwoordelik wees. So ek dink dit is maar 'n kombinasie van daai mense is gemaklik en mense het nou nie regtig ek bedoel nie mense moet, jy weet, 'n diepte kennis hê van hoe die kulture altyd daai tyd gewerk het en al in die wêreldpolitiek en allerlei sulke goeters nie. Maar bloot die eenvoudige gesonde kennis van die Bybel. Nie daai 5 minute elke week of elke tweede week. Dit is nie, dit laat jou so 'n bietjie beter voel, maar dit beteken in die langtermyn beteken dit nie veel nie. So dit is die eerste ding. So ek dink dis 'n groot probleem. En dit het tot gevolg gehad, juis hierdie wat jy nou gesê het, en ek het vir 'n lang tyd was dit ook my manier van dink gewees. En ek blameer nie noodwendig die kerke of die dominees of so iets, jy weet, baie keer mens luister net nie altyd nie, want ek meen, ek het nou, vandat ek meer ernstig na die tipe goeders gekyk het, teruggegaan en met 'n paar dominees gepraat, dominees wat al jare vir my gepreek het, en hulle bevestig die goeders wat ek nou eers besef het, en ek sê, maar hoekom het ek dit net nooit vroeër, so jy weet, ek dink definitief daar so is, fout by sekere dominees, jy weet, geen mens is perfek nie, maar ek dink definitief daar so is 100% daar so sal predikante wees wat nie hulle plig doen nie, maar aan die ander kant ook, jy weet, die mense is nou ook nie, jy het volwasse mense in die kerk en hulle moet tog ook maar hulle deel bring. So dit is maar die eerste gedeelte, mense ken nie hulle Bybels en dit het nou tot gevolg hierdie dat mense verby mekaar praat en dan is dit ook, bring dit ook nou hierdie swak begrip van die wet in die Ou en die Nuwe Testament en ook, ek dink daarso het half tradisionele siening ingekom van hoe ons dit verduidelik, want en jy het dit al gesê ook, en as iemand vir jou vra, nee, maar hoekom doen ons nie A, B en C nie? Nee, dis Ou Testament, jy weet. En ek het nou, en dit is eintlik relatief onlangs, redelik onlangs, wat ek nou op 'n ding afgekom het, waar so 'n ou dit, ook in die hervormde geloof, nie dat ek sê net hervormers sê goed wat reg is nie wat ek bedoel, maar jy verstaan wat ek bedoel. Yes, ek hoor jou. Het was so, en die manier wat mense daarna moet kyk, want om te sê, dit was in die Ou Testament, is nie meer geldig nie, is die verkeerde manier om daar te praat, want Jesus self het gesê, die woord van God sal nooit vergaan. En hy sê, hy bevestig dit op 'n paar plekke, mens kan nie daarmee stry nie, dit is 'n feit soos 'n koei. Waarop dit neerkom, is, en dit is hoekom, en jy sal nou weet hiervan, ek het al 'n paar keer op die WhatsApp groepie, wat ek as daar so begin, bietjie wrywing kom oor 'n onderwerp, dan sal ek sê, okay, maar hierdie is nou waar so ons kan stry tot ons blou is in die gesig oor 'n onderwerp, maar as ons nie 'n middelgrond of 'n
standvastigheid of so iets het oor wie Jesus is nie, dan gaan ons want wie Jesus is die uitgangspunt. As jy verskil oor wie Jesus is en wat sy koms en sy sterfte en sy opstanding beteken het, dan gaan jy verskil oor wat alles na dit gebeur het en hoe Christene moet leef en wat die evangelie selfs is en al daai tipe goeters. En so Jesus het gekom, hy was die perfekte mens gewees, hy was 100% getrou gewees aan God. Dit is nou uit die wat die hervormers leer en wat ons glo, jy weet, nog altyd die geskiedkundige kerkleer was, jy weet, vir die laaste 2000 jaar van die apostelse tyd af, okay? So ek sê nou nie, ja, ek sê dit nou nie so asof ek nie dink, jy weet, almal aanvaar het net, so nie, ek besef daar so is mense wat verskil dan, ja, maar, so, Jesus het gekom, hy het die vereistes, aan die vereistes van die wet voldoen, met ander woorde, hy het nooit gesondig in sy lewe nie, en ons glo, hy kon dit slegs doen, omdat hy self ook God was. Nou die drie eenheid is 'n onderwerp vir ander tyd. Ja, ons kan nie vandaan daar. Ja. En hy het gesterf, of hy is gekruisig, hy het die toorn, die wrath, of die wrath, afhangend nou hoe jy dit wil uitspreek, van God, is op hom uitgegooi, in ons plek, en hy het opgestaan, en so die dood is nou oorwin, en dit is hoekom ons in hom, jy glo in Jesus as jou verlosser, en dit is hoekom jy in hom dan voor God geregtig sonder sonde kan staan. Mits jy nou, vanselfsprekend, jy weet, as jy kan dit sê, maar dit beteken nie, jy glo dit regtig nie. Dit is nie dat ek en jy nou kan sê wat aangaan in 'n ou se hart of nie. Maar jy verstaan wat ek bedoel, jy weet, as daardie verandering waarlik in iemand se hart plaasgevind het, dan staan jy nou voor God geklee in die geregtigheid van Jesus. Kyk, so dis die eerste punt. Dan kom dit nou by hierdie Okay. En dan, yes, dan kom ons nou by die wet. So, en hierdie kom nou weer terug by daai wat ek gesê het, mense wat sê, nee, maar as Ou Testament en Jesus was Nuwe Testament, ensovoorts. En dit is nie die regte manier om daarna te kyk nie. Ek verstaan wat mense bedoel, maar selfs die mense wat reg bedoel, selfs die mense wat nie eers heeltemal verstaan wat daarmee bedoel nie, dis veral waar die gevaar lê, want mense het hierdie idee wat gepropageer word, en dan kry jy die verkeerde aanname, weer eens jy die verkeerde uitgangspunt. En die wet van God is, soos Jesus self gesê het, die belangrikste gebooie, die hele samevatting van die wet van God. Dus jy moet God jou Vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, as jy gaan kyk in die Ou Testament, al die wette wat daar so gegee was vir mense, was gebaseer op daardie fondasie. Jou naaste lief hê, of jy met jou God jou Vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en met jou naaste lief hê soos jouself. Okay? So dit was die een gedeelte. Ek weet verstop. Ek het net seker maak ek het jou reg gehoor. Jy sê, dis wat die mense ook in die Ou Testament geglo het. Dis waarop al die reëls, as ek het so, as al die reëls en regulasies gebaseer is op daardie twee fondasies. Ek meen, mense kan dit sien in die 10 gebooie. As ek reg onthou, dis die eerste 4 gebooie hoe jy God eer, en dan die volgende is hoe jy, maar ek meen vanselfsprekend, as jy daardie 2 gehoorsaam, dan sal die res in plek val. Nou waar ons verskil, soos ek en van die mense in die messiaanse Joodse beweging, of selfs die Israelvisie, of enige een van die ander snaakse goeters wat opgepop het onder ons mense in die laaste 20-30 jaar, is hoe daardie gehoorsaamheid nou lyk. Nou, wat ek besef het, die regte manier is om dit te verduidelik, is, want kyk, Jesus self het gesê, die wet was soos 'n leermeester gewees. Nou, dis nie dat die wet weggeval het nie, die wet is daarso om ons sondes vir ons uit te wys. Nou, die uitleef van die wet, voor en na Jesus se tyd, lyk anders in sekere aspekte. Met ander woorde, as jy
2000 jaar terug, 3000 jaar terug, jou buurman se donkie gesteel het. En vandag se tyd gaan dit presies dieselfde lyk, diefstal is diefstal. Maar daarso was ook gesê byvoorbeeld, soos in Deuteronomium, waar so, dan praat hulle daarvoor as jy nou 'n huis bou met 'n plat dak, moet jy 'n reëling bo om die dak bou. En niemand van ons doen dit regtig meer nie, want ek meen ons huise het gewoonlik nie plat dak en selfs die wat het, niemand gaan op die dak nie, maar is omdat hulle anders gelewe het, hulle het baie keer uitgegaan op hulle dakke, hulle huise was nader aan mekaar gewees, partykeer het hulle dit self so gebou, hulle het goeders gestoor daarbo, of daarso was selfs eintlik bietjie plek vir die 1 of 2 bokkies wat hulle dalk gehad het, wat selfs eintlik kon wei daarbo as hulle gras of vloer daarso gesit het, al die tipe goeders. Ekskuus, kan ek jou 'n bietjie stop? So, ek wil net sê, ek verskil so 'n bietjie, jy sê, mense doen dit nie vandag nie, ek dink reeds, mense doen dit reeds. As jy na 'n dubbelverdieping kyk en hy het 'n veranda, dan gaan jy altyd reëlings kry. As jy by trappe optrap, is omtrent altyd reëlings. Ja. Want as jy kyk na die doel van daardie gebod was om lewe te bewaar. Yes. En jy's vandag loop ons nou nie op ons dakke nie, want dis nie gebou vir dit nie, maar as jy so 'n tipe dak het, is die kans redelik goed. Jy gaan min huise kry en selfs die land, sal ek sê, ek seker as wette oor 'n konstruksie oor sulke tipe goeders. So ek sal nogal sê, dis interessant dat op 'n manier hou ons daai gebooie. Ek wil amper sê outomaties. Ja. Nee, maar dit is juist my punt. Dit is, ons bou nie almal reëlings om ons dakke, ons huise se dakke fisies nie, maar oral waar jy gaan, op 'n balkon en op die trappe, om swembaddens, om te keer dat die kinders nie inval. Sulke tipe goeders. So daai tipe goeders was in plek gestel om, ek meen in 1 Timoteus 5 vers 6, waar so Paulus sê, hy verwys nou terug na die van die wette in die Ou Testament, ek kan nie die Afrikaanse term onthou nie, die Engels is die animal husbandry laws, die diereaanhoudingswette, waar so hy sê, jy moet nie die mylband om die os of om die bees sit terwyl hy die graan trap, en die idee daarachter is soos, as iemand vir jou 'n werk doen, of 'n guns of so iets doen, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy moet die persoon baie goed hanteer, as hulle vir jou goeie dienste moet jy hulle goed betaal, jy moet nie, en dis eintlik ietsie wat soos byvoorbeeld baie, ek gaan nou Christene uithaal hierso, want ek mag, want ek sê, ek sê nou natuurlik nie almal is so nie, nee, ek besef dit, maar byvoorbeeld nou, as jy sê nou maar, jy weet, daar soos iemand in jou gemeente, en jy weet die ou, doen dalk bietjie konstruksie, of hierdie ou werk aan karre, of so iets, en jy gaan vra, nou hoor jy weet, help asseblief uit, as die persoon het uit vrymoedigheid doen, en graag wil help, dis een ding, maar as jy probeer om verniet gunsies te kry, uit iemand uit, dit stem ek nie meer saam nie, en daardie beginsel, is nog steeds presies dieselfde, maar meeste van ons het nie meer osse nie, maar in daai tyd was baie meer van hulle te doen gehad met beeste. So wat ek bedoel is, die wet is nog steeds in plek. Dit is net mense wat hulle noem 'n aanname van kontinuïteit, met ander woorde, dit is nog steeds in plek, sekere goeders lyk net anders in vandag se tyd as wat dit daai tyd gelyk het. Soos byvoorbeeld Jesus wat ons, hy was die slagoffer gewees. So ons het nog steeds, die bloedprys moet betaal word, maar Jesus het daardie bloedprys betaal. Hy was die slagoffer gewees. Hy is die laaste profeet. Ons het nog steeds 'n profeet nodig, maar hy is die perfekte profeet. Hy het nie nodig om 'n slagoffer te gee. Ons het 'n priester nodig, maar ons het dit. Korrek, ja. So dit is ook hoekom ek sê, die Sabbatsdag, en ek gaan dood eerlik wees met jou, ek is nog steeds so klein bietjie op die draad oor hierdie, maar bloot net omdat dit so duidelike Godgegewe beginsel is, maar ek dink nog steeds die kern van die saak is nog steeds, eerstens dit het verwys na Jesus toe. Ons vind ons rus in Jesus wat ons
Want ek meen, hy het die dood oorwin. So dit is eerstens, jy moet eerstens jou rus in Jesus vind, okay? As jou saligmaker in Hebreërs 4, né? Ek dink so, ja, Yes. Okay, so dis die een ding. Dan die ander ding, ek stem nie saam, net sodat dit nou daar buite is, ek stem nie saam met 'n kerk wat leer, wat sê, Sondag is die Sabbatsdag nie. Want eerstens, dit staan nergens in die Nuwe Testament nie. Jy kan dit nie, jy kan dit nie bewys nie, en jy kan dit ook nie uit 'n geskiedkundige oogpunt uit bewys nie, want ek meen die aanvanklike volgelinge van Jesus en die eerste Christene, baie van hulle het hulle self as Jode gesien, hulle het nou net, hulle het geglo in die Messias, en baie van hulle het nog steeds op 'n Saterdag of die Sabbatsdag, die fisiese Sabbatsdag, het hulle nog steeds na die sinagoge toe gegaan, want ek meen dis waar so almal bymekaar gekom het. Eventueel was daar so naderhand nou redelik krapperigheid tussen hulle en die Jode gewees, en die Jode het hulle naderhand wou hulle nie meer toelaat in die sinagoges nie. So toe het hulle nou maar het geskuif na son, en hulle het ook hulle redes gehad, want Jesus wat opgestaan het op die Sondag, en. So ek voel as gevolg van, om die, as jy nou wil sê, die Sabbatsdag te vier, op daardie dag, verstaan ek hoekom hulle dit gedoen het, en ek dink nie daar soos fout met daardie probleem nie, en ek persoonlik, net omdat ek sê, jou rus is in Jesus, en ek het baie goeie vriende, wat baie slimmer is as ek, as dit kom by Bybelleer en alle goeders, wat dalk mag verskil van my, maar as jy sê, jy vind jou rus in Jesus, God het toch nog steeds daardie 7-dag patroon ingestel, want ek meen, jy kry dit nie in die natuur nie, jy kan 'n maand, kan jy redelik uitwerk, en die seisoene, en 'n jaar, en plus minus, jy weet, maar 'n 7-dag patroon is nie 'n natuurlike ding, dis 'n God ingestelde, so ek dink tog, dit is 'n baie goeie ding om in plek te hê. Ek dink net nie, danksy wat Jesus gedoen het, is dit 'n vereist, is dit reg om te sê, dis 'n vereiste dat jy die Sabbatdag op 'n Saterdag hou nie. En bygesê ook, ek is nie heeltemal oortuig dat wat vandag Saterdag is nog steeds presies dieselfde as wat 2000 jaar terug Saterdag sou wees. Dit sou dalk soos op 'n Donderdag of so iets gewees. Jy verstaan wat ek bedoel. Ek weet dis nou net relatief, maar tot 'n sekere mate dra dit tog bietjie gewig, voel ek. So ja, ek is nie een van daai, en ek weet dit is 'n groot ding in die kerk, om te sê, want weer is nou maar dis soos om te sê, nee, maar as Ou Testament, so dis nie meer geldig nie. Maar soos, hoe wil jy dan sê, Sondag is die nuwe Sabbatdag, jy verstaan, want dit staan bloot nie in die Nuwe Testament nie. So baie goeders in die Nuwe Testament word of verander, kan jy nou maar seker sê, maar baie van dit, soos ek gesê, daai aanname van kontinuïteit, so die wet is nog steeds in plek, sekere goeders lyk maar net anders nou, maar dit is as gevolg van die persoon van Jesus Christus, wat hy gedoen het, wat sy koms en sterfte en opstanding als beteken het, vir ons. Dit is hoekom ons nie meer priesters nodig het nie. Ons het 'n priester nodig, maar hy is die perfekte priester, en die offer, ensovoorts. Okay, so ek hou van die manier hoe jy dink, so ek probeer nou saam te vat wat jy sê, en help my as ek nou verkeerd is hier. Jy sê, as gevolg van wat Yeshua, wat Jesus gedoen het, lyk die toepassing van die wet anderster miskien as wat dit gelyk het 2 of 3000 jaar terug. Dis nog meer, né? Maar ultimately, moet ons die wet hou, ja of nee? Ja. Is dit so 'n maklike antwoord? Wat sê jy? Ja, nee, en ek glo, as jy tot geloof kom, dan hou jy die wet. Die wet wys vir jou wat jou sondes is, maar hoe dit nou in sy volheid, ek meen, ons goeie soos ek kan nie die presiese terminologie onthou nie, maar daai van jy mag nie kledingstuk van 2 verskillende materiaalstukke of so iets, jy weet daai, ek meen, die beginsel daarachter was, moet nie meng met die heidense volkere nie. En dit is nog steeds so, as jy opreg, ek wil sê, as jy opregte Christen is, en ek weet, daar's baie ouens wat sal sê, ja, maar Christen, jy weet, dan by die son God en wat, so ek gaan nou maar net sê, as jy opregte
gelowige is, iemand wat waarlik glo in die God van die Bybel, vanselfsprekend. Jy mag die woord Christen gebruik, ek het nie 'n probleem met dit nie. Nee, ek verstaan wat jy sê, maar daar mag dalk iemand wees wat die video gebruik of kyk en dan sal hulle nou weet, jy verstaan. So, as jy 'n opregte gelowige is, wat ook al jy jouself nou wil noem, sal jou lewe dit weerspieël en jy sal vanselfsprekend anders wees as die wêreld. Yes. Okay, sal jy ook dis net so 'n paar Nuwe Testament versies gaan. Gaan nie so baie wees nie. Ek sal graag ek vra hierdie gereeld vir pastore en ek het al vir mense met honeursgrade dit gevra in teologie en ek kry snaakse antwoorde, maar hulle siening is nou nie dieselfde as jou nou nie. Ek is redelik bly. Jy is bietjie verder gevorderd. Ek sê dit nou nie asof ek verder is of ek bedoel maar net jy het nie die gewone siening nie wat goed is. So ek gaan my screen share, maar jy is sommer welkom om my eie boek te gryp daarso. Ek gaan nou ongelukkig net Engels hierso hê. Nee, kom ons gaan Romeine 3 toe. Romeine 3. Okay. Ja, 3:31. So tipies, die eerste ding as ek vir mense vra, en ek hou baie van hierdie gesprek, en ek het dit al 'n paar keer gehad, en dan hulle sal tipies nie so goeie antwoord gee soos wat jy gee nie, maar well done by the way. Maar hulle sal sê, nee, ons hoef nie die wet te hou nie. En dan 'n klomp redetjies gee, en dan lees ons 3:31, ek gaan nou in Engels lees hier. Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Yes. Wat verstaan jy as jy nou daai, natuurlik moet jy die hele konteks lees in die hele hoofstuk en die hele boek, as ek nou net daardie versie, wat staan daarso? Soos ek het verstaan, en ook ek gaan noem dit is maar wat die meeste sin maak as jy daarna kyk en soos wat die geskiedkundige, so wat die hervormers nou maar probeer leer, en baie mense nou verkeerd verstaan, maar wat ons verstaan, we establish the law, met ander woorde, ons hou steeds tog die wet, ons bevestig juist dat die wet van God leer is om ons te wys wat ons sondes is. Die wet is soos 'n spieël, wat vir ons wys hoe vuil ons is, En as ons dit ernstig opneem, dan sal ons besef, okay, jy weet, maar dit is van so aard dat ek kan nie myself skoon was nie. Jesus was my skoon. Hy is die een wat vir my, is soos daai gedeelte in, is Matteus, was so die bruilofsfees is, en dan moet die mense genooi word na die, en dan daag jy op wat die vuil klere aan het, en presies so, Jesus trek vir ons die skoon klere aan. So dit is, ons bevestig juist, en dit kom nou maar net weer terug na daai, so wat ek sê, dit, in sekere aspekte lyk dit net anders. Nou ek bedoel dit nie om te regverdig, jy weet, dat ons allerhande snaakse goeders mag aanvang, jy weet, egbreek is nog steeds egbreek, moord is nog steeds moord, al daai tipe goeders. Ja. Okay, so wat vir my interessant is van die vers, definitief, die laaste een is 'n shocker, die laaste seksie, on the contrary, we establish the law. Do we then make void the law through faith? So die hele hoofstuk gaan oor salvation by faith, as ek dit so kan sê. Natuurlik, soos jy sê, ons moet woorde mooi definieer, want baie mense verstaan dit nou, asof dit net een of ander akademiese ding is in jou kop, of dit nou, iets in La Land is heeltemal verwyder van jou werklike dade af. Hierso leef jy in 'n geestelike wêreld wat net in jou kop bestaan, en hierso leef jy in die regte wêreld. En dan sien ons dat die wet bots nie met die evangelie nie. En dan, die evangelie vat ook nie die wet weg nie. Die probleem is nie die wet nie, dis ons wat die probleem is. So okay, so ons stem saam met daai, that's great. Ons gaan nog so kort rukkie in Romeine, so, hoekom ek hou van Romeine? Ek het hierdie meestersgraad vriend van my, hy sê van, Adrian, as ons die boek van Romeine gaan lees, gaan ek vir jou kan bewys, ons hoef nie meer die wet te hou nie. Ek sê, great, en ons het vir die 8 weke lang, elke week 1 hoofstuk gevat, en na elke hoofstuk vra ek vir hom, okay, is in hoofstuk 1, of hoofstuk 2, of waar ons ook al was, het ons nou gelees dat ons hoef nie die wet te hou nie. En dan sê elke keer, nee, dit kom nog.
Maar sy storie het toe nou baie afgegaan hier naderhand by Romeine 7. Ja. En Kyk, as maar nou, ek gaan so vinnig inspring hier, so ek verstaan wat jy sê, en ek kan nou nie juist veel sê teen hierdie pel van jou, want dit is ook lank hoe ek daarna gekyk het, en ek neem hom en ander mense nie kwaadlik nie, en ek glo die grootste ding is nou maar net, dit as gevolg van die manier wat ons geleer is om daar te dink, en dit is, ja, ons hou nie die wet, in die sin van, ek glo nie die Nuwe Testament leer dit is nodig vir mans om besny te word nie. Maar jy het nog steeds die besnydes van die hart wat plaas, soos as jou hart verander is, sal die verskil in jou lewe wys en die glorie van God sal in jou lewe gesien kan word. Dit is dis waar dit gaan. Maar die bewoording was verkeerd gewees. En ek sê nie dit is wat die kerk nog altyd geleer het nie. Ek dink baie van hierdie klein, dit mag dalk 'n klein dingetjie gewees het aanvanklik, maar dit het nou van natuurlik 'n groter probleem geraak. Baie van daai goeters het nou so ingesyfer dat dit nou maar half die algemene siening is, en dit is 'n probleem. Dit is 'n groot probleem. En dit is ook nie net in een kerk nie, dis nie net in die charismatiese kerke of net in die, dis half oralste sy kop uitgesteek. Ek het nou nog iets interessants van Johannes Calvin gelees. Ek kan nou sy woorde nie presies quote nie, maar in my vertaling sal ek sê, hy sê iets soos, as ek ooit moes dink dat die wet weg is, what a wretched man I will be. Hy het dit nou baie mooier gesê. Hy het dit nou baie mooi, dog ek, wow, dat is nogal kwaai. Maar ek noem hom my vriend, hy is nog steeds my vriend, nie om te slander of iets nie. Dit is net vir my baie interessant, want ek sê toe nou vir hom, so hy is 'n predikant, ek sê vir hom, hoorie, ek het persoonlik, het nou al duisende, ek was woensdae aan in die kerk, vrydag aande, sondagoggend, sondag aande, ek het niks gemis nie, ons het duisende kerke, en toe is nou uiteindelik uit die institusionele kerk uit beweeg het, toe het ek nog steeds honderde, duisende preke geluister en navorsing gedoen en studies gedoen, maar ek sê toe vir hom, ek het nog nooit 'n preek gehoor oor Romeine 3:31 nie. Nou, ek het ook nou nie gaan soek nie, maar met die gewone boodskappe, het ek dit nog nooit gehoor nie. Hoekom preek julle nie daai verse nie? En hy kon toe nou nie vir my, ek vra met jy al 'n preek oor dit te gee, hy sê nie, hy het nog nooit daaroor gepreek nie. Wat net so interessant is dat, en ek dink, dit is wel my case, as ek dit kan sê, my saak is teen predikant, en ek doen dit nou glad nie op 'n lelike manier, ek wil nie slander nie, maar is dat, hoekom is daar sekere verse wat ons baie beklemtoon, en ek meen party verse is great, né? Maar daar's ander wat daar soos geen aandag aan gespandeer word nie. Ek dog dis die hele skrif wat ingegee is. So net so vinnig, so in Romeine 7, ek kan nou nie altyd al die goed onthou nie. So Romeine 7:12 say, therefore the law is holy, and the commandment is holy and just and good. En ek dink ons sal saamstem, daai sinnetjie is waar, en daar's niks fout weer eens met die wet nie, dis goed. Hoekom sal Vader iets wat goed is, wegvat, so? Okay, nee, dis sharp, ons het daai gelees, the law is holy and the commandment is holy and just and good. En nou lees maar net uit, dat weer eens is ons wat die fout het. Daar is niks fout met die wet nie, hy is heilig. Hoekom sal Vader dan iets wat heilig is, en iets wat goed is, en iets wat regverdig is, wegvat? Maak net nie lekker sin nie. En weer eens, hier is maar een van die versies, wat jy waarskynlik nog nie 'n preek oor gehoor het nie. Miskien is jy gelukkig, maar die kerke waar ek gegaan het nie baie wat dingen gepraat nie. Ek dink, as ons praat oor die wet toe ek nog baie slegte fliekse kyk het lang terug, en toe hierdie vampire flieks en goed gekyk, en dan hulle het maar 'n silver bullet, glo as ek reg onthou, hulle hou nie van silver bullets nie, maar hierdie is half die silver bullet van die hele argument, is nommer vers 14, nou is Romeine 7:14, for we know that the law is spiritual, but I'm carnal, sold under sin. Nou yes, ons moet die hele konteks lees, maar as jy nou daai sinnetjie lees, wat verstaan jy nou? En ek weet jou kan dalk verander oor 'n maand of oor 'n week of oor 'n dag,
Wat sien jy, wat beteken daai? En dat die wet is van toepassing op die, hoe kan ek sê, in die, moet ek eers die regte bewoording kry, maar die wet gaan oor baie meer as wat ons net voor ons kan sien, die uitwerking daarvan en die belangrikheid daarvan, die erns daarvan, is dit het te doen met die geestelike toestand van 'n persoon en die hart van 'n persoon, en dit verander letterlik fisies jou, wel dis Jesus wat dit doen, en hy dan wanneer jy jou 'n nuwe hart gekry het, soos hulle sê, weet jy, die hart van klip is uitgehaal en die hart van vlees is ingesit, dan bevestig mens hierdie goedjies. So ja, en dan weer is nou maar net vir die kerels wat dit dalk mag gemis het, soos my punt is net sekere aspekte van die uitvoering van die wet gaan net vandag anders lyk as wat dit gelyk het voor Jesus, voordat Jesus gesterf het altyd. As ek het so stel, voordat Jesus gesterf, want ek weet hy het die wet gehou. Ek weet, korrek, hy het alles 100% nagekom en die feeste en al die goeders 100%. Maar toe sterf hy en toe staan hy op. So daai is krities belangrik. So net dat ek sê, as iemand voel dit sal beter wees vir hom of vir haar om meer te hou by van daardie goeders soos hulle daai tyd gedoen het, jy weet, go for it, by all means. Dit is nie iets wat vir my is om te oordeel nie, en dit is nie iets wat ek iemand van weerhou nie, en as dit daardie persoon se geloof versterk, dan ek los dit in die Here se hande. As jy regtig gelowig is, dan sal dit definitief nie tot op niks uitloop nie. Maar as jy eerstens, en ek weet dis nie wat jy glo nie, maar as jy sê, okay, wel, die wet bring redding, dan daarmee sal ek met jou stry, en dan ook as jy vir my sê, nee, ons moet alles, soos wat hulle in die Ou Testament, daarso sal ek nou ook verskil. Maar okay, maar dit weet ons nou al. Ja, so ons sal nou miskien praat oor punt nommer 2, ons stem definitief saam, dat daar is geen manier wat jy die wet kan gebruik vir jou salvation nie. Daar is nie 'n kans onder, dis net nie moontlik nie. So dit stem ons lekker saam mee. So hier is 'n interessante een, for we know that the law is spiritual, want dan beteken dit, wag 'n bietjie, ek moet nou 2 keer dink oor, as ek dink die wet is in sy tyd weg. Ek dink wat ons dan ultimately na 'n lang gesprek sal agterkom en sê, nee, okay, ons moet Vader se gebooie hou. Die vraag is dan nou, miskien watter gebooie, wat 'n goeie vraag is, en dan die tweede een is, soos wat jy nou noem, is, okay, maar hoe doen ons dit vandag, prakties? Want ons bietjie anders, ons lewe nie heeltemal in dieselfde ding nie. Ek dink, baie keer as ek daardie goed hoor wat jy sê, dan gebruik mense dit in die sin van, om eintlik verskoning te kry om seker goed nie te doen nie. So ek verstaan die punt wat jy maak, en dit is valid. Ons sal dit nou bespreek, maar baie keer vir mense gebruik dit as 'n verskoning om reeds te sê, ons hoef nie dit te doen nie. Maar as nou enigstens so 'n view gehad het, as jy sê die wet is geestelik, man, dit is nogal, as jy nou bietjie net een vlakkie, hoef jy 3 vlakke laer dieper te dink nie. As ek sê die wet is geestelik, en ek dink aan daai wat Yeshua ons van gepraat het, van ons mag nie net egbreek nie, ons mag nie eers in ons hart iemand begeer nie, dan het jy al klaar egbreek gepleeg. So, dit is nie om by Vader se wet by te sit nie, dit is die volle interpretasie van wat die wet bedoel was van Mount Sinai af. Dit was nooit bedoel gewees om 'n tickboxie te wees sodat jy kan hemel toe gaan nie. Dit was bedoel wat Vader het sy ewige woord, sy Torah, ek is nie baie mal oor die woord wet nie, maar okay, kom ons gebruik hy woord. Sy leerstellings. Ja, as leerstellings, want as ons wet sien ons vandag baie keer, as iets, ek praat van die land se wet, byvoorbeeld, en die land is 'n gesigslose, identiteitlose ding. Ek het geen verhouding met hom nie, maar tog in die skrif, as ons leer van, dis Vader se gebooie, is dit die Vader wat sy kind leer. In Spreuke lees ons 'n klomp sulke goed, my child, and keep my Torah.
En because for this is your life and your blah 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 and your direction and your wisdom. En so dit is as ons die woord Torah gebruik wat ek verkies, is dit die idee, dis die reëls van my pa. Dit is nie, en ek kan 'n verhouding hê met my pa. En my pa gaan nie, as ek nou eens misstapie vat, nou is ek nie meer sy kind nie. Waar met die landswette is dit 'n ander prentjie. So, maar okay, ons as ons die woord wet in die sin verstaan wat die skrif het bedoel, dan is dit fyn. Maar dit is spiritual. So dis cool, en dan ek dink die laaste een hierson, die laaste een is hierdie ene, is Romeine 7:22, hy sê, for I delight in the law of God according to my inward man. Nou, nog steeds het ek nog nooit 'n preek oor hierdie gehoor nie. I delight in the law of God according to my inward man. Wat verstaan jy daar? Wel, ek dink vir wie ook al kyk, as mense die tweede versie ook net bysit, sal dit net bietjie beter help om dit net beter te sit as jy nie. Want hy sê dan daarso, but I see another law in my members, warring against the law of my mind. So met ander woorde, dit is maar basies, dis maar daai stryd van die gees teen die vlees basies, as waarop dit neerkom. En Paulus sê self, ek kan nou nie, dit is, juist hierso lyk dit vir my, in die vorige gedeelte daar's versie die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. Yes, want ons weet baie keer wat dit is nou nie net heeltemal so eenvoudig nie, maar ons verstaan wat Paulus sê, so baie keer, jy weet eintlik wat die regte ding is, gewoonlik, maar jy weet, selfs eenvoudige goedjies, soos om betyds op te staan vir werk, net daai bietjie oogknip moet nog so, maar weer eens in Spreuke praat dit ook van, jy weet, daai ekstra bietjie slymer, bietjie slaap, jy weet, wegdraai van die son af. Selfde so. Ek wat ek nou aan gedink het met die vorige verskie wat jy van gepraat het, daai wat jy gesê het van hoe ons dink as ons die woord wet hoor, is nogal belangrik. Ek stem 100% saam met jou, want dit is tog die realiteit dat ons kyk baie keer na hierdie tipe goeters uit 'n westerse oogpunt uit. En ek praat nou van meeste, jy weet, jou gemiddelde Christen wat jy nou op die straat sal kry, jy weet, wat te verstane is, jy weet, en dit is ook hoekom ek voel, as mens kyk na baie goeters in die Ou Testament, en ek het nou een of twee geleerde ouens geluister wat hieroor gepraat het, en al bietjie, ek het nog nie so baie oor hierdie spesifiek nie, maar dit maak vir my sin, waar sy hulle verduidelik het, byvoorbeeld dat, ek kan nou nie die vers onthou, maar daar is soos 'n vers wat sê, dat jy weet, jy nie die Sabbat hou nie, moet jy gestenig word. Nou, nie dat ek sê, ek persoonlik is nie oortuig dat elke keer wat iemand die Sabbat nie nagekom het, dat hulle gestenig is nie. Nie dat ek sê dit het nie gebeur nie, want ek meen, God was redelik ernstig geweest, julle moet julle afsonder van die heidene. Dit is, hierdie is baie belangrik. Ek het julle gaan uitgekies uit die nasies uit, julle is soos hulle, julle gaan nou my volk wees, julle gaan anders wees. So dit is, ek stry nie daarmee nie, dit is kern aan die saak. Maar aan die ander kant tog ook, dit was juist, baie van die goeters was juist daar so om die erns van die saak uit te lig. Dit beteken nie noodwendig dat elke keer wat 'n ou die Sabbat nie nagekom het nie, het sy dit nou per ongeluk of as prins was, jy weet, dat hy nou doodgegooi moet word met klippe nie. Ek dink dit is ook ietsie wat mense aan beide kante van die argument fout mee het. En selfs, jy weet, dit is ietsie wat ateïste lief voor is om uit te sê, hulle sê, hulle praat nie eens van die Sabbat noodwendig, hulle sê, jy weet, die Sondag, maar okay, hulle dink, ons dink almal die Sondag die Sabbat, maar anyway, jy weet, julle God sê, jy moet mense doodgooi as hulle nie rus op 'n Sondag nie. Dis soos, omdat ons dink, in 'n sekere sin, en weer eens, ek maak krap nou blikwarms hier so oop vir myself, maar ek soms versigtig om te sê, ons moenie sekere goeders te letterlik opvat nie, want letterlik kan 'n gevaarlike woord wees, as mens hom verkeerd, want ek meen, Jesus het gesê, ek is die deur, en natuurlik weet ons almal wat hy bedoel het, en ek weet meeste mense is nou nie so laf nie.
Mens moet net baie versigtig wees soms, maar ek voel dis meer reg om te sê alles wat die Bybel sê is waar en is belangrik en is soos wat Paulus gesê het, is goed vir lering en vir vermaaning. Yes. En is en daarmee kan jy nie stry nie. Ek is so eenvoudig soos dit. Dit is daarso vir ons om te gebruik en vir ons wat ons moet gebruik. Ek meen dit is as jy net die Bybel het om vanaf te werk om 'n samelewing te bou, dan het jy klaar 'n baie goeie beginpunt. O ja. Ja. So as ek hierdie vers lees, for I delight in the law of God according to my inward man. Kom ons sê jou geestelike mens, maar binne in jou hart, kom ons noem dit. Ek dink dis beter. Binnekant wil ek, maar hierdie vlees, hy wil ander goeders doen. En dan lees ons in die volgende vers, en ek is bly jy noem dit, but I see another law. Hierdie other law is nie God se law nie, dit is, hy noem dit daar noem dit law of my members. Hy noem dit op 'n ander plek the law of sin and death. As ons die woord law gaan soek in Romeine, dink ek, dis daar 7 as ek reg onthou, verskillende verwysings. Want hy kan vra, wat se wet praat jy nou hiervan? Want ultimately is daar eintlik net 2, daar is die wet van die binnekant, van die gees in my binneste, en dan is dit die wet van my vlees. Yes, en die een wil my doodmaak, en die ander wil my lewe bring, en dit is nou hierdie battle, wat ons correct, ja. En ek dink hierdie is een van daai gevalle ook, waar so mens nie te letterlik dit moet opneem, want ek het al ouens gesien, as hulle gaan soek hulle iewers vir hierdie wet van die vlees, asof dit half iewers 'n wetstelsel was. Ek het dit letterlik al teëgekom. En dis soos, dude, dis nie heeltemal wat hy van praat daar so. Dit is maar 'n manier van beeldspraak, maar dit is tog 'n baie realistiese, dit is letterlik, ek meen ons almal besef die stryd wat ons het met ons vlees elke liewe dag. Ja. As jy sê jy moet jouself nooit verloon nie en dat jy nooit sukkel met jou vleeslike begeertes nie, dan lieg jy vir my. Ja. so eenvoudig soos dit. So, ja. Maar, dan die laaste stukkie hierso, ek nou dit eintlik bedoel om te sê, I thank, and sorry, oh wretched man, hierdie ondersteun. So then, with my mind, I serve the law of God. En dan, sien jy, and with my flesh, the law of sin. So daai law wat hy van praat, is definitief nie God se gebooie of God se wette nie. Hierdie is iets anders te. Yes, yes. En net om terug te kom hierso, I serve with my mind, wat ek maar dink, ek dink hy bedoel maar met sy hart, met sy innerlike wil, wat nie noodwendig altyd C4 nie, serve hy die wet van God. En dit is nogal kwaai as Paulus ergens anders in die Bybel gaan sê, hoor jy, ons hoef nie meer die wet te hou nie, maar hierso, op 'n paar plekke, sê hy nee, hy bevestig die wet is geestelik, die wet is reg, heilig en goed, in sy binneste verlustig hy hom in die wet. En ek vra toe vir die vriend van my, wanneer laas het jy jou verlustig in die wet van God? En hy het my net so gekyk en sê, nee, ek dink jy dit al ooit gedoen nie. Dacht ek, Paulus het, né? En ek onthou, ek weet nie of ek in die R.C. Sproul nie. Ja, ek onthou, ek het een keer so kort dingetjie van hom gekyk, waar hy nogal daai stuk sê, I delight in the law of God. Toe dacht ek, wow, dit was nogal actually 'n mooi preek geweest. Ja. En hy's 'n groot hervormer. Ja, en ek het nogal baie van sy goed gekyk. Ja, ek wil nou iets gesê, net ek skoon vergeet wat dit was. Excuse man. Nee, dis... Net so vanaf oor die Sabbat ding, die ding van doodgooi, ek kan ten minste van een event hou, daai selfde event wat hulle gestenig het, maar ons sien in Nehemia het hulle ook die wet gebreek, en hy het nie hulle gestenig nie, hy het net hulle hare getrek, en ek weet nie wat alles nie, maar hy het hulle definitief nie gestenig nie. Ja. En ek stem saam met jou, definitief is daai gebod nie elke keer toegepas nie. Daar is ook een van, as jou kinders, wat is daai van die kinders, as jou kinders dronkaards is en lei en dit en hulle slaan en skel op hulle ouers, dan kan ek hulle ook voor die reg daag, en as ek hulle skuldig bevind, dan kan hulle doodgemaak word. Nou, dis wat die wet sê, maar ek wonder, was daar ooit sulke gevalle, want daar's niks in die skrif opgeneem, miskien was daar, maar obviously, dink ek nie, dit is baie toegepas gewees nie.
Ja, ek het daar was weer een van daai slim ouens wat nou al redelik jy weet, jy sal seker weet wat ek van praat. Hoe meer mense met hierdie tipe goeders te doen het, hoe meer kan jy half begin 'n gevoel kry, okay, hierdie ou het 'n beter idee waarvan hy praat en hierdie ander ou nie so seer. So hierdie ek het daarom redelik vertrou. Weer eens, ek stem nie saam met hom nie, okay, maar ek is verskriklik krities oor alles. En ek kan definitief vol nonsens wees. Ek erken daarom ek het my foute. Maar hy het ook toe gepraat oor hierdie en iets wat belangrik is en tog ook kontroversieel, want ek wil nie die erns van God se woord afskaal nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Maar mens moet tog ook in gedagte hou dat die Bybel is geskryf in 'n sekere tyd in 'n sekere konteks. Dit is nie in 'n vakuum geskryf gewees. Jy weet, dis ook iets wat net letterlik uit die hemel uitgeval het nie. Mense het in 'n sekere tyd geleef, hulle het sekere lewens geleef, hulle het sekere beroepe gehad en al daai tipe. Ek meen Jesus self, almal sê hy het met hout gewerk, jy weet, en sy pa het met hout gewerk, al daai tipe goeders, jy weet. Mense het vaardighede gehad, mense het lewenstyle gehad. Daar was 'n kultuur gewees en in die kultuur van daai tyd, baie van hulle wette was nie so, hoe kan ek sê, stap vir stap uitgelees soos wat ons in is vandag. Ek meen, maak enige regsboek oop en jy sal, dit is verskriklik. Dit is dikker as die Bybel. Nog meer reëls. En jy weet, die idee agter dit alles was nie om reël op reël nie. Dit was baie van dit was in sekere gevalle, soos die steniging van die ou wat die Sabbat gebreek. En soos jy nou gesê het, daar is voorbeelde waar dit gebeur het. En dit was baie keer 'n geval van die ergste die ergste straf wat daar kan wees, as ek dit so kan sê. Daar is ook byvoorbeeld, hulle sê dieselfde van homoseksuele mans, en daar ek kan nou wragtig nie onthou waar dit is, maar daar was 'n voorbeeld gewees van een van die konings, wat dit nie uit hulle nie laat doodmaak, maar uit hulle wel gevat en uit hulle weggestuur. Hulle is uit die volk uit verwyder, hulle is uit die land uit verwyder. Jy weet, en as ek reg onthou, ek praat onder korreksie, jy weet, as ek nou verkeerd is, gaan een van daai Israeliese manne, as hulle die ooit sien, iemand sal jou uithaal. Nee, maar ek dink daai was een van die beter konings gewees, as ek reg onthou. Jy weet nie dat ek sê net omdat dit een van die goeie konings was, dat hy alles reg gedoen het. Ek kyk na Dawid, maar jy verstaan wat ek bedoel. Dit was die woord wat die ou gebruik het was case laws is die woord. Ek sê soos ek het verstaan is dit nou, maar dis voorbeelde wat gegee is. Dit beteken nie elke situasie want jy kan nie voorberei vir elke liewe situasie nie. Maar die beginsels wat God ons gegee het, is genoegsaam, mits jy genoeg tyd daarin spandeer om redelik voorberei te wees om sekere situasies te hanteer. Maar ek meen, mense het lewenservaring nodig vir dit. Jy het tyd nodig en jy het wysheid nodig vir al hierdie tipe goeders. En jy kan ervaring opbou in die lewe, maar as jy die beginsels kort kom wat God vir mense in die Bybel gee, dan gaan jy nie dieselfde uitwerking hê as wat jy wanneer jy die twee saam gedoen het nie. Absoluut. So ek dink dit is krities om dit te verstaan, en weer eens nie daai van, weet nie dat ek sê, vat nou byvoorbeeld en ek praat nou verskriklik baie hierso, daai wat jy nou genoem het van die seun wat die dronkaard is en die leigat en alles. Jy weet, as jy nou 'n seun het wat 25 is, veral in daai tyd en plek, wat dit was verskriklik moeiliker gewees om te lewe as wat dit vandag is. Ek meen, ons kan nie regtig indink nie. Jy weet, ek kan nogal verstaan dat jy as die oukie nou al in sy 20's is en hy beteken absoluut niks. Hy vat meer as wat daar so beskikbaar is vir hom. Hy eet ander mense se kos eintlik. Hy gebruik net spasie op. Hy's 'n letterlike suurstofdief. Ek kan verstaan dat jy hom wil doodslaan met 'n klip. Nie eers gooi nie, jy wil net doodslaan met 'n klip. Jy verstaan. So dit is tog iets wat mense in ag moet neem. Mense kan ook nie sê maar hulle was onrealisties geweest, as ek nou so kan stel. Ja, want hy beskryf, hy moet 'n dronkaard wees en hy moet sy ouers vervloek en vloek. So dis 'n redelike erg geval, is nou nie net 'n per ongeluk eenmalige ding nie. Terug te kom na
na daai ou wat op die Sabbat doodgemaak is. Ons vergeet partykeer, soos jy sê, die konteks. Want hulle het in Exodus 16 met die manna, het God vir hulle gesê, hou die Sabbat. En, en hy het al die wonderlike goed gesien, en hy het die wonderwerk gesien, en hulle het op 'n kol na die tyd, toe het hulle by 10 Commandments, het hulle weer gehoor, God van die berg af skree, praat, en die Commandments hoor, en hy het met sy eie ore gehoor. So ek voel, hulle het nogal 'n paar kanse gehad. Dis nie asof hy nou sommer net onverwags betrap is nie. Yes. En so, as jy Vader met jou eie stem, met eie ore hoor, en jy sien hierdie wonderwerke, en jy doen nog steeds nie, dis nie net 'n ou wat bietjie van die pad af is nie. Die ou was nou 'n redelike rebel geweest. So, jy moet daai goed in ag neem. Ja. So, hoe ek Romeine, wat ek noem hierdie silver bullet, verduidelik, waar is hy nou? For we know that the law is spiritual. Wat beteken dit as die wet spiritual is? En ek aanvaar jou antwoord, is 'n redelike goeie antwoord. Ek dink, die antwoord is ook in Romeine 8 te kry. En dan lees ons nou hierso, net so recht, ek moet maar van vers 3 af lees, for the law, what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Nou, dis 'n redelike debat hierdie, maar dis nie dat die wet sleg was, of weak was nie, dit is dat die flesh weak was. Ons sien dit in Hebreëus en op ander plekke, waar die priester het dood te gaan, en hy kan nie, hy moes heeltyd 'n nuwe priester kies, en hy het gesondig, hy moes sy eie offer sondig, so dis nie dat die wet swak was nie, dis dat die vlees wat swak is. God did by sending his son in the likeness, ek gaan hier van vers 4 af lees, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Nou, dis nou die definisie, the law is spiritual. Ek dink hier kom die antwoord. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God. Is vyandig, vyandig teen God, die vleeslike mind. For it, nou kyk, hoekom is dit vyandig? Dis nie sommer net vyandig vir enige rede nie, is vir hierdie spesifieke rede, for it is not subject to the law of God. Okay. So, en die volgende stuk, nor indeed can be. So, die vleeslike mens wil nie, en ek sal ook sê, kan nie die wet van God doen nie. Want dit is, hy is net 'n vyand van Vader. Totdat hy kom in jou hart en jou lewe verander. Correct. Maar kyk hierso, dit is nogal kwaai. For it's not subject to the law of God. So, dis wanneer jy in vyandskap met God is. So die vraag is, as ek in 'n vlees wandel, is ek 'n vyand van Vader. Okay, dit is duidelik. Die teenoorgestelde vraag, as ek in die gees wandel, het ek dan vriendskap met Vader? Loop ek met vrede saam met Vader? En dan, alhoewel hy nie eksplisiet dit hier sê nie, maar dan, jy kan dit aanneem. Dis by implikasie wat hy bedoel. En so dis maar gewoonlik die paar verse wat ek mense vra. Natuurlik vra ek oor Matteus 5 ook, Matteus 5:17, waar Yeshua sê, ek moenie dink ek het gekom om die wet. Daar is 'n sterk case op sy eie, maar ek dink in Romeine kan 'n redelike ding maak, sê, hoor, ons moet die wet hou. Maar nou, so kom ons praat dan nou oor die laaste stukkie van ons gesprek, so ons stem saam oor adultery, en ons stem saam oor steel en lieg, en al die dinge. Oor die algemeen sal ons miskien oor 3 of 4 van die gebooie nie saamstem nie. Party mense sal 'n paar Bybelverse gebruik om te sê nee, soos byvoorbeeld oor varkvleis, hulle sal Markus 7 of Handelinge, 15, hulle sal 1 Korintiërs 10, hulle sal 1 Timoteus 4, hulle sal Galasiërs 2 party gebruik dit. Daar is omtrent 7 stukke in die Nuwe Testament wat mense gebruik. Romeine 14 wat hulle gebruik sê, nou kan ons varkvleis eet. En dan sê nou die feeste, maar ons sien dat Paulus op 'n plek self sê, hy moet in alle opsigte vir Pinkster in Jerusalem wees. En ons sien Paulus het die feeste gehou, maar
En dan die ander een is dan die Shabbat, wat nou ek dink 'n beginpunt is. So tipies as hulle praat oor Shabbat, dan éventueel begin jy oor die wet te praat. So wat ek nou maar doen deesdae, ek begin eers oor die wet te praat. So okay, hoe vul die wet 'n plek in ons lewens op? Want hoekom as ek sê eer die vader en die moeder, dan klap Christen in my hande. Maar as ek vir hulle sê die command net voor hom, jy moet remember the Sabbath day, dan hulle so kaartjie uit wat sê nee, ek is nie onder die wet nie. Hoekom gebruik hulle ek is nie onder die wet in sekere omstandighede nie en ander gebruik hulle hom? So dan van my perspektief en wat jy nou mee saamstem is daar dan jy sien die disconnect van jy verstaan nie mooi wat jy eintlik sê as jy sê die wet is weg nie. Jy maak 'n redelike probleem vir jouself. Maar dan is daar die Ekskuus, praat maar. Ekskuus, ja, ek moet gou vinnig inspring. Ja, want dit is dit word die argument word gestel asof jy net die twee opsies het. Dis asof of jy hou die wet of jy hou die wet nie. Maar dis eintlik ons het daardie siening verloor in my opinie. Want as jy maar 'n bietjie kyk na van die ek voel dis nog altyd die gesonde geskiedkundige kerkleer gewees. Is dit want soos jy gesê het, Calvin het dit self gesê. Yes. En hy het ek het al Calvin gelees, ek's mal oor sy goeters. Hy het dit geklik. Dit is die wet is nog steeds in plek. Daarso was die Engelse woord, maar ek wil amper sê die transition, kan jy seker nou maar sê. Daarso wat ek meen as Jesus net gekom het om 'n goeie voorbeeld te wees, dan jy verstaan dit bring baie probleme op. En waarvan die Nuwe Testament dan vol is. Jy verstaan, so dit is, en soos ek gesê het, ek was vir baie lank self skuldig daaraan en ek blameer niemand nie. Ek gee nie vir enige dominees die skuld of enige so iets nie. Ek het inteendeel, dis danksy 'n paar dominees dat ek hierso is waar ek nou sit vandag. En ek weet daarso is dominees wat nie daardie siening het nie. Wel, kom ek sal so, daar's baie pastore. Die dominee en 'n pastoor is nou nie heeltemal dieselfde ding nie. Daar's definitief onder die pastore is daar so, en ek praat nou sonder as 'n iemand wat verskriklik wetenskaplik georiënteerd is, praat ek nou sonder die konkrete bewyse, maar dit wil vir my voorkom asof hierdie tipe wanpersepsies meer algemeen is onder die pastore en hulle gardes as onder die ouer dominees, veral die ouer dominees. Kyk, moenie 'n fout maak hier. Daar is maar een of twee van die ouer dominees wat verskriklik liberaal. Kan ek sê standvastig is op sekere punte, soos byvoorbeeld party baie van die ouer mense is baie hou niks van slange nie. Hou niks van slange nie. Jy weet, en jy het een of twee dominees wat ook so is, jy weet, slange is 'n slegte ding. Maar dis nou nie slange is die duiwel. Maar dis nou nie 'n kritiese ding nie. Maar ja, dit is as gevolg van daardie disconnect, dit word vir jou, dis asof jou hierdie twee opsies gegee word, asof dit die enigste twee opsies is wat daar is. Of jy hou die wet en dit lyk presies so, of jy hou nie die wet nie. En dan, dit is hoekom jy altyd hierdie naderhand hapjie na borrels, van okay, maar jy weet, moenie egbreek, moenie moord pleeg, moenie begeer nie, maar hou die Sabbat. Jy weet, en dan, en dit is letterlik hoe dit voel, dit is ongelooflik frustrerend. En dit het my 'n redelike tydjie gevat, maar dit is hoekom ek, dit is meer wat sin maak, en dit is wat meer inherent, hoe kan ek sê, die narratief van die Nuwe Testament duideliker uiteen lê, is dat, okay, maar Jesus is die Sabbat, Jesus is die Pasga lam vir ons gewees, jy weet, al daai tipe goeders, daar is iets daaraan gewees toe hy gesê het, hy het gekom om die wet en die profete te vervul, maar nie dat het weggeval het nie, maar daar is sekere goeders wat nou anders, hy is nou ons profeet, hy is nou ons koning, hy is nou die laaste lam gewees. Kan ons vinnig na die eind toe gaan, het jy 'n minuut? Sê ja? Kan ons vinnig na die vers toe gaan, het jy 'n minuut? Ja. So dit is, vers 5, so, en dan wil ek net vandag, dink dit is Romeine 13,
Ja. So, dit is nou vir 'n langer gesprek, ons van my nou 'n lang gesprek nie, maar ons ken hierdie vers. Do not think, en ek wil graag jou vra, jy moet my verduidelik wat hier aangaan. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. En dan die volgende een, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches men so, will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Ons stop daar. Wat beteken daai? So, as jy, en vir wie ook al nou, jy mag kyk vooruit maar nou maar met die knippie sout, ek leer ook nou maar nog, maar ek is nou baie meer rustiger in my siening as wat ek was paar jaar terug toe ek nou, want vir my gaan dit nou maar oor, ekskuus ek beantwoord jou vraag, gaan net ompad. Nee, is fine. Vir my gaan dit daaroor eerstens die Bybel is duidelik oor waar dit moet duidelik wees, en daarso gaan altyd vrae wees wat ons nie kan beantwoord nie, maar tog, die Bybel is so geskryf dat jy wel 'n gesamentlike prentjie kan vorm aan die einde van die dag. Dit is waar dit gaan. Ja. So, dit is hoekom ek sê, ek voel rustig met hierdie siening, en so as jy kyk eerstens na vers 17, dan sê hy, do not think that I came to destroy the law of the prophets, so hy sê nie, hou op om dit te dink, hy sê, moet nie eers dit begin dink nie. Ja. Moet nie eers begin dink daaroor nie. Don't even think it. Om dit te vernietig nie, maar om dit te vervul. En dan so... Ekskuus, ek net vinnig gaan stop. Dis nogal kwaai, so, ek grap altyd, mense sê, kyk, Jesus het gesê, ons moet nie dink nie, maar dan staan, do not think. Ja, ek het persoonlik daarom nog nie daai tegekom nie, maar... Nee, ek sê dit maar gewoonlik net grappens gewys, ek het ook nog nie iemand dit gehoor sê nie, maar dit is interessant dat die ou wat sê, wat Yeshua wat sê, moenie dit eers dink nie, en toch is daar mense wat dit dink vandag, dit is my nogal amazing, maar ekskuus, gaan aan. Ja, maar om het te vervul, en dan gaan hy nou aan en sê, maar die wêreld sal vergaan voordat die wet van God vergaan. En dit gaan nou maar daaroor, dit kom na, want ek meen Matteus, lees jy nou later in Matteus 24, ek kan nie presies onthou nie. Nee, ek lieg, is nie in 24, ek dink is in 21 of soet, maar waar so die ouens om vra, en dan sê hy, maar die hele wet word saamgevat in die 2 gebooie. Jy moet God jou Vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En soos ek nou gesê het, jy weet, baie van die Ou Testamentiese goeders was in 'n sekere tyd en plek, in 'n sekere kultuur geskryf. So mens moet daardie konteks in gedagte hou. En dit sal belaglik wees om alles so te wil toepas in vandag se tyd. En ek sê dit nie omdat ek nie dink dat God dit nie gebruik het en God dit nie vir sy mense gegee het nie. Ek glo dit 100%. Alles van die Sabbat hou tot die varkvleis is gegee vir 'n sekere doel en vir 'n sekere rede. Dit was uitdruklik kom dit van die Here af, en ek twyfel nie dat dit die woord van God is nie. En al wat ek sê is, daar so word in die Nuwe Testament, word daar so geleer wat die doel van die wet was. Dit was 'n leermeester geweest, en dit is nog steeds daar so om ons te leer, dit wys vir ons sondes. Maar alles in die Ou Testament wys na Jesus toe, dit alles na een spesifieke ding toe gewys. En alwaar, as mens daai verstaan, alwaar ons nou maar kan sit en redeneer, is presies hoe die uiteinde daarvan sal lyk. Hoe sal dit nou lyk om die wet na te kom, of nie na te kom. Dit is nou maar daai. En so ek verstaan, en weer eens, as al verskil wat ek regtig met iemand het, is oor wanneer nou om die Sabbat te hou, dan sal ek daai gesprek hê met die grootste smile, want ek meen, dit is nou nie, en ek verstaan, vir party mense is dit 'n baie groot ding, en ek wil dit nie wegvat van hulle af, en jy weet, ek respekteer jou siening verskriklik baie, en dis nie iets wat ek wil wegvat, of wil sleg sê, of enige so iets nie. Maar ek dink ook nie, dit is altyd, en ek sê nie jy doen dit nie, maar ek dink ook nie, dit is altyd hoe kan ek sê, die berg wat ouens dit uitmaak om te wees nie, want baie ouens sal uitkom op
sê nou maar maak nie saak wat 'n gesprek jy met hulle het nie. Ek meen daarso kan 'n lamppaal vir lank genoeg stil staan, hulle sal met hom begin gesels oor die Sabbat. En dis soos jy verstaan wat ek bedoel. Dit is net al wat ek wil uitlig. Maar ek voel ek is nou Nee, ek kan daarop wys dit voor ek vergeet. So ek dink baie keer ek dink in my geval toe ek ook agtergekom het, wow, Vader Williams met sy gebooie doen en ja, ons kan rus. Ek was 'n workaholic, ek sê nog eendag my storie vertel. En ja, vir my om eendag te rus was nogal 'n major blokkasie geweest. Ek kon nie bekostig om nie te werk nie. Ja. En as ons, so ek sê, ek sal maar die hele storie vertel, maar dit is 'n wonderlike ding vir my gewees. En dan het hy hierdie excitement, wow, jy het hierdie wonderlike ontdekking gemaak. Ek wil dit vir almal vertel, want hulle kan ook daardie selfde weet openbaring as dit nou so wil sê. Maar ja, dan deel almal nou nie daai selfde excitement nie, en dan, ek dink is wat party ons fout maak, ek het daai fout gemaak, en dan, weet jy van die ding, check hierso, ek het dit nie geweet nie. En dan, ek dink is die een ding, die ander ding is, hoekom baie mense ook oor Shabbat praat, is, want ons stem saam oor die meeste goed. Ons stem saam oor al die ander gebooie, en so ander woorde, ons gaan nou nie heeldag praat oor, daar is een gebod wat sê, as ek my vyand se donkie sien, val onder die las, dan moet ek hom gaan help. So daar is waar ons die idee kry, ek moet my vyand lief hê, want ek moet sy donkie help as sy donkie val. Ja. Maar ons sit nou nie heel dag in stry oor hoe doen jy dit nie, want ons stry nie oor goed wat ons saamstem nie. So omdat ons nou hierdie verskille het, is ou geneig om meer oor die verskille te praat as wat oor die ooreenkomste praat. Daai wat jy gequote het, ek dink dit staan Matteus 23, wat is die grootste gebod, en dan quote hy Deuteronomium 6 en hy quote Leviticus 19, en dan wat nogal 'n kwaai argument teen 70 adventiste is, maar oké, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Die vers net na daar is die belangrike ene. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en profete. Yes. En dit is dis met, so ek het langsam met 'n Jehovah se getuie ontmoet, seker vir 2 jaar Bybelstudie gedoen. Ek het hulle probeer convert en hulle het my probeer convert, maar dit het nie gewerk nie. Maar in elk geval, ek vertel hulle hierdie ding, aan hierdie twee gebooie wette hang die hele wet en profete. Ek vra van wat beteken dit? Hy sê, nee, dit hang net daar, dit het eintlik niks meer te doen met ons nie. Ek sê, nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar, om terug te kom na Matteus 5 toe, is heeltemal reg. Hy sê, moet dit nie eens dink nie, ek het nie gekom om dit weg te vat nie, want hoekom sal Jesus 'n wet wegvat? En weet, as die wet reg, heilig en goed is, en die wet is geestelik, die fout is die weer en sien by die wet nie, maar hy dit not come but to destroy, but to fulfill. Nou gebruik mense hierdie ding, hierdie is die exit vir ons, dit is om te fulfill, maar dan sê dit maar vir mense, so by implikasie sê julle, by implikasie, Jesus sê, hy het nie gekom om die wet weg te vat nie, maar om dit te weg te vat. Dis wat julle daai woord wil beteken. Ja, en dan sien ons daai selfde woord, ek dink is pleroo, as ek die Grieks reg uitspreek, he who loves one another has fulfilled the law. So ander woorde om die wet te vervul beteken maar net ek doen die wet. Hy het 'n righteous requirement, ek fulfill daai righteous requirement. Ja, korrek, ja. So ja, dis maar Matteus 5. Ja. So ek dink, okay, so ek hou van jou siening, dit is goed, ek dink, ek sal graag miskien op 'n ander geleentheid, as jy reg is, miskien bietjie dieper wil krap oor die Sabbat, net omdat dit nou 'n contentious issue is. Ek hou baie van om oor varkvleis te praat, vir een eenvoudige rede, is dat, ek dink die beste onderwerp om te leer hoe om die Bybel te lees, nee, ons weet daar sekere reëls vir jy antieke boek lees jy, soos jy nou genoem het, die konteks, die historiese konteks, jy lees, daar's 'n klomp dinge wat jy in ag moet neem, maar dit is actually een van die onderwerpe wat jou die beste geleentheid gee om al daardie reëls mooi te toets, dit is nogal baie interessant. Net 'n vinnige storie toe ek met die Jehovah se getuies ontmoet het, nou praat ons eendag oor varkvleis, en ek sê vir hulle, julle geweet, daar 7 plekke in die Nuwe Testament wat mense gebruik, te sê ons hoef nie varkvleis eet nie. Sê, ja nee Adrian, daar's baie plekke. Ek sê, ek het gelees, daar's 7, dis al wat ek kon kry. En dan gaan ons deur Markus 7, Handelinge 15, en na elke een van die goeters, as ons klaar gepraat het, vra ek vir hulle,
Kan jy sê my saam met my dat hierdie hoofstuk wat ons nou gelees het, sê nie ons mag varkvleis eet nie. Ja, nee, Adrian, ons stem saam met jou. Volgende hoofstuk, volgende. Na al 7, en elke keer sê hulle vir my, Adrian, jy stem saam, want daar is nog ander verse. Ons kom maar by. En toe ons nou deur al die verse gegaan het, toe sê ek vir, okay, dis nou die laaste gewees, daar is nie nog nie. Toe vra ek, gaan julle nou op 'n varkvleis eet? Toe sê hy vir my, nee, Adrian, dink nie ek gaan nie. Ek hou baie van my varkvleis. Nou, daai is net verkeerde antwoord. Nee, as jy uit die skrif my kan, jy het opinie my kan ten minste van 'n vers wys en jy kan hom goed verdedig, fine, weet. Maar om net te sê ek wil nie want dit is so lekker. Ja, dit is nie 'n geestelike antwoord daai nie. Ja, ek stem 100% saam met jou en ja, dit is maar baie dieselfde as hierdie hele Ou Testament, Nuwe Testament storie. Nee, is in die Ou Testament gewees, ons wil nie na. Ja. As jy nou eintlik, as jy net die oppervlak net so 'n bietjie oopkrap, jy begin eintlik rond en dan skielik raak mense ongemaklik. En ek sê dit nie om iemand sleg te sê nie. Ek voel dit is 'n probleem wat definitief daar so is en een waaraan ek self ook nog besig is om te werk. Ek het nie al die antwoorde. So graag as wat ek oor al die antwoorde wil beklei. Ek het nie noodwendig al die regte roetes na al die antwoorde toe nie. En ek sê ook nie dat my siening oor alles 100% reg is nie. Jy weet, ek besef ek is ongelukkig nie perfek nie. Maar net op die varkvleis storieetjie gehou. Soos kyk, ek weet ouens is lief daarvoor om te sê ja, maar jy weet soos siektes en al daai tipe goeie, dis al 'n ding wat ek gehoor het, soos die varkvleis het die siektes gehad en dis hoekom hulle dit in die Ou Testament en soos nee, jy weet daar's redelik bewyse dat die mense hulle vleis oor die algemeen gaar gemaak het, jy weet dit is en dit maak maar meeste goeters dood. En jy kan ook in baie gevalle kan jy net so siek word van beesvleis soos wat jy van varkvleis word. En van hoender, ja. En hoender, ja. Ek het al siek geword van hoender, is nie lekker nie. En as my kyk ek stry nie dit is vir my lekker om varkvleis te eet. Ek gaan nie stry daarmee nie. Maar ek kan nie dit gebruik as my kern van my argument nie. Ek sê nie ek wil nie die argument maak net omdat ek nie gemaklik is wat God gesê het. As al wat ons opgehaat het om te gaan, is dat God gesê het, jy mag nie varkvleis eet nie, en daar soos nêrens verder wie iets oor gesê het nie. Maak nie saak hoe gesond dit is nie, maak nie saak hoe lekker dit is nie, maak nie saak, as dit alles wat daaroor gesê is, dan het mens nie 'n voet om op te staan nie. Al wat ek sê is, die argument is, dit het daardie spesifieke reël het 'n doel gehad in 'n sekere tyd in 'n sekere plek en ek sê nie dit is nie ek meen Paulus praat selfs van die swakker broer waar so jy nie selfs deur goeders te eet is iemand tot 'n val kan bring as hulle nog steeds onseker is oor hierdie selfs iemand wat al jare in geloof het maar hulle voel jy werk varkvleis en nou sien hulle jy, wat so sterk is in die geloof, eet varkvleis, en dan dink hulle, okay, maar jy weet, al kan ek hierso bietjie die grense stoot, en al kan ek bietjie daarso die grense stoot, wat eintlik glad nie die bedoeling was nie. En nou begin daardie persoon allerhande goeders aanvang, en bloot uit iets wat onskuldig is, jy weet, so ek besef dit is iets waar mens baie versigtig moet wees, jy weet, ek wil nie net sommer sê, jy weet, die Bybel sê, okay, om varkvleis te eet nie, dis nie so, maar dit gaan tog oor ongelukkig is daar so, voel ek daar so is, en nie net ek, al die slim ouens Calvin en baie ander geleerde mense wat baie slimmer is as ek, dat dit het 'n doel gedien en dit was soos baie ander goeters, was dit om iets voor te stel. En onder andere soos byvoorbeeld die kledingstukke wat jy nou nie verskillende materiale mag meng nie en soos ek het al gehoor ouens verduidelik, hulle praat van ek dink die Afrikaanse woord is syncretisme in Engels, jy weet, jy moenie probeer ander elemente van ander gelowe en kulture en goeders inbring en nou wil jy, ek het snaaks genoeg, ek het verlede week, toe ek met vriende vir wie ek baie lief is, gesels, en 'n pastoor het vir hulle gesê, jy weet, jy kan goeders leer by ander gelowe en
die insinuasie is gemaak, dalk het ek verkeerd verstaan, jy weet, ek sê nou nie, hulle sê dit nie, ek hoef nou maar net wat ek nou tweede, derde hands gehoor het, is dat, jy weet, eintlik het ons maar baie gemeen met soos die moslems en die jode en al die tipe goeters, en jy weet, oppervlakkig, ja, fundamenteel nie noodwendig, nie glad nie. So jy verstaan, dit is... Ja, nee, so die syncretism is 'n massive probleem, veral met New Age goed, en baie in die charismatiese tipe kerke, is nog 'n ding. Ja. Nee, net vinnig oor die varkvleis, ek wil regtig een aand met jou praat oor, maar dis 'n hele lang gesprek. Ek het ook ouens gehoor, hulle maak 'n argument vir gesondheid, en van hulle maak 'n redelike goeie argument, maar as ek die skrif lees, en dan neem vers 44, in Levitikus 11, wat dan die rein onrein hoofstuk is, For I am the Lord your God, you shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy, for I am holy. En ek dink hier is die rede, never mind of het nou gesond is, of nou nie ongesond is, of wat ook al nie, die rede hoekom Vader dit wou gehad het, is, hierso sê dit, want ek wil hê julle moet heilig wees. En, so ja, natuurlik quoteer Petrus ook, ons moet heilig wees, en daar's 'n paar plekke waar dit staan, maar hier is een van hulle. Net so een ding, so om Shabbat, die verse wat mense gebruik teen Shabbat is, Hebreërs 4, dat Jesus is ons rus. Hulle gebruik ook Romeine 14, hulle gebruik Kolossense 2, party mense gebruik Efesiërs 2, maar, ja, dit is nie obvious daai nie. En dan, is omtrent 4 plekke, as ek nou reg onthou, wat mense gebruik. Nou, hierdie is een van hulle, en, sonder om super diep in te gaan, is die argument, as Vader baie duidelik gesê het, julle moet rus op die 7de dag. Baie duidelik, is geen onduidelikheid daaroor nie. Dan soek ek 'n vers in die Nuwe Testament, wat met 'n redelike sekere duidelikheid ook dit sê, né? By implikasie, al sê dit nie woord vir woord nie, maar by implikasie moet daai stuk in die Nuwe Testament sê, ek het dit gesê nie, maar nou het ek dit weggevat, nou sê ek iets anderste. Weet, jy moet 'n sinnetjie kry wat redelik jy konkreet kan sê, hierso is dit. Nou, ek het toe vir klomp mense gevra, en almal het van gesê, daar is nie so vers nie. Daar is nie 'n vers in die Nuwe Testament wat daar staan, fisies of by implikasie, julle kan ophou Sabbat hou. Daar is nie so vers nie. So, hulle was ten minste goed genoeg om dit te erken. Maar nou by implikasie is dit nou hierdie ene van Jesus is ons rus, en yes, Jesus is ons rus, maar die feit dat hy ons rus is, vat nie die Sabbat weg nie. Hy het nie gesê, omdat ek nou die rus is, nou hoef jy nie meer Sabbat hou nie. Want hierso lees ons dan, dis in Hebreërs 4, let us therefore be diligent, nadat ons nou die hele hoofstuk gelees het, van rus, to enter that rest. So die boek van Hebreërs is, kom ons sê, 10 jaar, 20 jaar later geskryf, en hy sê, ja, Yeshua is ons rus, maar kom ons enter daardie rest, daar is ons nog nie hier nie, okay? Ons werk kliphard, die lewe is taaf, en ons wag, die Shabbat is eintlik a shadow of things to come, van ons ewige rus eendag, wanneer ons by Jesus gaan wees. Ons is nog nie heeltemal daar nie, ons het van dit, sal ek sê, wat die vergifnis van ons skuld en die Heilige Gees in ons binneste en weet, wonderlike goed, wonderlike nuus. Maar daar is dan nie ergens wat te sê, hang seker wat se vertaling, there therefore remains a rest for the people of God. Daar wag nog 'n rus vir mense. So hierdie is nou die enigste hoofstuk wat mense gebruik om te sê Jesus is ons rus, maar selfs hierdie stuk sê nie, hy sê eintlik, daar wag nog vir ons 'n rus for the people of God. En hierdie boek is geskryf na Yeshua se sterwe. So ek sal sê, daar is nie 'n great argument nie. As jy net hierdie wil gebruik om te sê, hierdie is die proefvers om te sê ons hoef nie meer Shabbat hou nie. Maar nou net soos hierdie, ek het nou nie in diepte gegaan nie, maar nou kan nou deur al die ander gaan en sal nou nogal interessante goed sien. Maar ek sal graag met jou eendag so 'n gesprek wil hê as jy belangstel. Ja, nee, definitief. Dat ons maar wat se ander onderwerp in die skrif fascineer jou nou vreeslik? Okay, ja, ek het nou... Jy die ding van predestination en election onder die knie? Ek sê nie sê ek het dit onder die knie nie, maar ek begryp daarom
wat daar so aangaan en dit maak vir my sin en ek voel dit is wat die meeste sin maak as mens eerlik met die teks handel. So ja, ek sal as jy wil hê ons moet dalk bietjie na dit kyk volgende keer kan ons definitief dit doen. Dit sal my goed doen om my kennis bietjie te verskerp oor die onderwerp. Nee, ek het self nog nie, ek kan, ja, dis ook een van die onderwerpe wat ek nie lekker ek het op bekol gedink ek het dit, maar ek dink dit nie meer nie. Ek het bedoelende, ek het die ding onder die knie. Ja, dit is 'n komplekse, hoërgraad probleem. Ja, ek het nou agtergekom, maar kyk, ek werk nou baie met die natuur en ons het, ek het seker al gehoor van die konsep van ekologie, of die woord ten minste al gehoor. Ja. Mense rondgooi en so ekologie, baie eenvoudig, dit het te doen met die studie tussen die lewende en die nie lewende goeders van die natuur. Okay, so jou bioties en jou abioties. Dit is nou baie eenvoudig gestel. Ja. Maar dis maar die basiese beginsels daarachter. En ek het agtergekom, Bybelstudie is baie soos ekologie. As iemand kom en hy verduidelik vir jou 'n ding, baie kort gehou, heeltemal eenvoudig, dan is dit intendeel nie heeltemal reg. Ja. Dit is gewoonlik meer in diepte as wat baie ouens, jy weet, in 'n YouTube short vol verduidelik. Dit is seker. Ja, nee, definitief. So ja, dit is nou maar ongelukkig een van die goeders wat mense afsit. Nie dat ek nooit skuldig was daaraan nie. Selfs nog steeds, jy weet, ek het daar wat ek verskriklik lui is. Jy weet, dat jy net nie lus is nie. En dit kom nou weer daar by dissipline eerder as motivering. Ja. So ja, nee, ek verstaan wat jy bedoel, dit is... Nee, jy is heeltemal reg daar, want baie mense is lui, geestelik, sal ek sê. Soos ek was een keer by so 'n vrou wat so half 'n dokter of 'n ding is, en ons praat, en sy doen toe toetse, en sy sê toe vir my, "Jesus, Adrian, jy het geen parasiete in jou liggaam nie." Ek sê toe vir ja, ek eet nie varkvleis nie. Sy draai so na my en sy sê vir my, "Ek is nie onder die wet nie." Kyk sy weg. Dog ek nou, daai is nou 'n cheap shot. Het sy nou gedink, sy gaan met daai een sinnetjie, my hele geloof gaan nou verbrokkel, of alles wat ek nou geglo het tot nou toe is nou verkeerd bewys. Ek het nou nie eens terug geantwoord nie. Ek was nogal verbaas oor so vinnige kort cheap shot, né? Ja, ek stem saam, ou, daar's goed wat 'n ou bietjie dieper moet krap oor. En kort antwoorde is nie altyd die regte antwoord nie. So wat ekskuus, ek het jou half in die rede geval. Wat se ander onderwerpe is daar wat jou interesseer? So ja, daai goeie predestination, die voorbestemming, daai tipe goedjies. Eintlik ek het meer met hierdie onderwerpe te doen gehad as 'n resultaat van waar so een van my groot belangstellings was. Nou die laaste ruk is ek stel maar verskriklik belang in soos die tekstuele kritiese aspek van die Bybel, jy weet hoe hulle werk met die manuskripte en die vertalings wat ons het en die geskiedenis agter die skryf van die Bybel is vir my verskriklik interessant en dan natuurlik het jy met baie van hierdie goeters te doen. En ek het my groot belangstelling lê maar eintlik, ek wil nog bitter graag my Grieks en Hebreëus onder die knie kry, want jy het baie van hierdie manne wat het sy dit nou Messiaanse Jood is, of selfs die Jehovah getuie, definitief onder die Israel manne, wat net min genoeg Grieks of Hebreëus weet om gevaarlik te wees. Verseker, ja. En baie lief is daarvoor want nou weet hy bietjie meer as die gemiddelde ou, en nou praat hy sirkels rondom jou. Ja. So ja, ek's eerlikwaar maar nog besig om my onderwerpe uit te werk, presies, maar ja, ek self, soos ek gesê, hervormer, maar hoe kan ek sê, ek volhou ook aan die Calvinistiese sienings, jy weet, van jou, wat, nie dat Johannes Calvin homself 'n Calvinist genoem het nie, maar nou die stel sienings wat nou maar naam vernoem is. Maar interessant genoeg, ek het al 1 of 2 ouens gesien en na hulle preke geluister en wat volhou aan wat ons Calvinisme sal noem, die tulip en al daai goeters, wat amper nog niks van Calvin gelees het nie. Jy weet, en dis vir my baie interessant. Ja, en weer eens dit, en ek dink is te danke aan
hoe my wetenskaplike agtergrond van, jy weet, jy moet 'n sekere standaard hê as jy iets aanpak. Jy kan nie heeltyd jou standaarde verander nie. En dit is hoe ek na die Bybel kyk. Ek kan nie 'n sekere standaard hê vir een teks en dan 'n ander standaard vir 'n ander teks. Want dan raak jy skynheilig, jy raak oneerlik. Jy begin dan verskonings gebruik vir iets, nie noodwendig dieselfde verskonings nie, maar dieselfde soort verskonings, wat jy nou nie noodwendig vir 'n ander teks sou gebruik nie, of jy weet, om 'n sekere siening te verdedig of so iets. So ja, ek erken, ek het nie al die antwoorde vir al die goed wat ek glo nie, maar ek raak verskriklik opgewerk soms, want ek hou myself eerstens, en ek besef ek's 'n mens en ek val kort van die goeters, maar eerstens hou ek myself verantwoordelik om nie dubbelstandaarde te hê as ek na die Bybel kyk nie, en baie ander ouens doen dit nie, en dit irk my verskriklik soms. Maar ja, so ek probeer maar nog hierdie goedjies uit te vis, maar ja, ek meen as jy volgende keer 'n bietjie of oor die Sabbat of oor die predestination is eintlik nogal 'n lekker enetjie om oor te gesels, want baie mense nog nie regtig eintlik te veel te doen gehad met sulke goeters nie. Hulle het maar die algemene siening en dis dit. Ja, ek het al probeer, want ek hou nie baie van die teaching nie, maar nou probeer ek kyk na ouens wat teen dit praat, maar die argumente wat hulle gee teen dit is nie baie goeie argumente nie. So dan is dit nou, okay, ek hou daarvan, as soos byvoorbeeld oor die Sabbat, as ek 'n onderwerp vat, dan gaan sê ek, okay, wie gaan die ouens wees wat met my gaan verskil? Kom ek gaan hoor hulle beste argumente. En as jy sien, objektief is wat mens moontlik kan wees, en ek kan sê, hoor, hierdie ouens het nie goeie antwoorde nie, dan moet jy dalk maar aanvaar dat die een of die ander pad is reg. Maar ou moet na al die kante gaan kyk, en ek hou daarvan om na soos as ons kyk na met ateïsme, wat is julle sterkste argumente? En baie mense is bang vir dit, hulle nee, ek wil nie daarna luister net nou, maar as jy nou klaar is, en dan besef jy, wow, okay, dit is interessante argumente, maar daar is baie goeie teenargumente. So ja. Ja, nee, ek stem saam met jou. En ek het ook agtergekom, en dit is ook iets wat 'n harde les wat ek geleer het, is soos ek kan nie my kant wil goed verdedig, maar dan is 'n slegte voorstelling gee van wat die ander ou gee nie. Jy weet, dit is net so skynheilig. Ek moet die ander persoon se argument, en dit is hoekom ek stel belang in wat die Rooms-Katolieke Kerk leer. Ek stel belang in wat die Jehova Getuies en die Mormone en wat Islam leer, en okay, dit maak verskriklik baie werk vir myself, maar aan die einde van die dag, as ek gaan en ek vertel vir iemand, hoorie, hulle glo A, B en C, maar dis nie wat hulle glo nie. Selfs al wat hulle wel glo verkeerd is, maak dit regverdig dit nie my om 'n verkeerde voorstelling te gee van hulle nie. So ek voel ook, en weer eens, ek kan nie dit help nie, ek wil my punte verdedig, maar ek verstaan dit nie goed genoeg om dit te verdedig. Dalk stem ek aan die einde van die dag nie saam daarmee nie. Nie dat ek so voel oor predestination nie, ek is redelik oortuig dat, maar weer eens daar, en ook bygesê, daar is goeie en slegte maniere om dit te verduidelik. 100%. Ek dink definitief deel van die rede hoekom baie mense wat al daarmee te doen gehad het, vaskop daarteen, is omdat hulle is op 'n slegte manier oorgedra aan hulle. Deur iemand wat nie omgee nie, of wat dit self nie goed genoeg verstaan het nie, of jy weet, so hoofsaaklik net nie omgegee het nie, wat ek voel ook maar 'n probleem is in party gevalle. Yes. Nee, ek wil vir jou baie dankie sê, dit was nou baie aangenaam. Net so 'n bietjie die oppervlakte gekrap, en ek dink, baie keer as jy met iemand praat wat potensieel wesenlik verskil met jou, ek sê altyd, ek het gewoonlik so wit bladsy, ek het nou nie een hier nie. Ons moet van 'n beginpunt af werk waar ons saamstem. So ons stem saam oor die skrif, ons stem saam wie is Yeshua, ons stem, ons gaan nog eendag oor die drie eenheid praat, dis 'n interessante topik vir my. Dit is eintlik vir my vreeslike maklike topik, maar ek weet ook om verskillende mense so kwaai oor dit nie. Maar verseker, monogenes, by pre-exist, die enige gebore van die Vader,
daar's niemand soos hy nie. Ja, my redder en die een wat ek eendag gaan sien as hy terugkom. So, maar okay, so by prakties dink ek stem ons saam. Maar dit is goed om van 'n beginpunt te sê, okay, so ons stem saam oor hierdie goed en wat ons nou sê, okay, jy het ten minste nie 'n negatiewe attitude teenoor die wet nie. Want ek het gewoonlik so 'n PowerPoint slide, ek weet of my skerm nog geshare is nie. Want ek het so lank, ek weet of ek die link vir jou gestuur het nie. Maar jy het my 'n link gestuur vir jou YouTube kanaal, ek kan nou nie onthou vir die ek kan nie onthou nie, maar hier is maar gesindheid, wat baie mense sê, die wet is 'n burden, en mense wat sê, so dan haal ek net maar daai dingetjie uitmekaar, het of die wet is moeilik, dan haal ek dit uitmekaar, of Jesus het gekom om die wet weg te vat, ek hoor daai en baie, of God het verander, hy sê, ander dinge het verander, in die ou tyd was dit so, nou is dit anderste, God het by implikasie. God het in Handelinge, het hy ook 2 mense doodgemaak, jy weet wat. Yes, ek het actually nogal, op een van my slides, ek doen nie op hierdie reeksie, wat ek 'n praatjie het oor, want daar's in Hebreëus, as ek reg onthou, hoofstuk 10, wat hy sê, as julle dink Moses in die wet was kwaai, en op elke oordeel is hy regverdige oordeel ontvang, hoeveel te meer julle wat die bloed van die seun vertrap. So as jy dink die Ou Testament is erg, die Nuwe is erger. Ja, ek meen as mense besef wat God eintlik op die kruis gedoen het, dan besef hulle soos, jy weet, mens moet eintlik net die Nuwe Testament lees om te besef, is presies dieselfde God. Verseker, ja. En ietsie, ek wil sê ietsie stupid, nie dat dit stupid, maar jy verstaan wat ek bedoel. Die Ou Testament speel af oor 'n tydperk van, ek praat onder korreksie, maar ek dink is iets soos 1400 jaar, plus minus, en die Nuwe Testament speel af. Ja, dis reg. Yes, en die Nuwe Testament speel af ook oor 'n baie korter tydperk. Dit is die eindpunt van die Ou Testament, wat nogal belangrik is om in gedagte te hou, en dit sit dit bietjie meer in perspektief vir mens. Maar nog steeds, dit is nie 'n ander God. God van die Ou Testament is nog steeds dieselfde God, en die Nuwe Testament is dieselfde God wat ons nog vandag het. Jy weet, so, dit is, en ek verstaan wat mense sê, as hulle kyk na want dit is nogal maklik om na die Ou Testament te kyk en te dink, is net hierdie lyste van reëls en reëls en reëls maar as jy teruggaan na wat Jesus gesê het, God jou Vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, met jou naaste lief hê soos jouself, val alles redelik in plek. Ek sê nie dat die wet dan, dat dit nie nodig is, want soos ek gesê het, die wet is soos 'n spieël, jy weet. As jou vyand se donkie stryk, jy weet, help hom daarmee, jy weet, moenie, want hy is dan jou naaste daai dag, maak saak of jy nie van hom hou nie. Weet, hy het ook iets gesê wat jou heeltemal afgesit het 3 maande terug, en jy kook nou nog steeds daaroor, soos, dude, kom maar uit. Hoorie, baie dankie, kan ek gou vir ons bid, en is dit fyn met jou? Asseblief, ek sal dit waardeer. My Vader, ek wil U net dankie sê, dat U so naby ons is, ek is so dankie dat U vir ons die woord gegee het, en dat die woord ook binne ons kan lewe, en dat U U seun gestuur het, en dat ons oor hierdie wonderlike onderwerpe kan praat, en kan rustig wees. Mag U naam groter word in ons lewens, en Stefanus, Vader, wil ek bid dat U hom sal seën, en dat U naby hom sal wees. Ek dink aan die keer toe U gesê het, U gaan net die engel voor hom uitstuur, en Moses gesê het, as U nie saamtrek, U gaan ons nêrens heen nie. Vader, mag dit so wees in Stefanus se lewe, dat U saam met hom wees, en saam met hom leef, en dat U hom sal lei en sal bewaar, en die regte mense oor sy paaie sal bring, en hom groot guns sal gee, Vader. Ek dank U daarvoor. Ek bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen. Ag, dankie. Dankie, en shalom vir jou, volgende keer. Beklei ons 'n bietjie meer. 100% is maak so. Ek het dit nou verskriklik geniet. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Is reg, lekker aand vir jou hoor. Selfde, dankie man. Groete. Dankie Stefanus. Bye bye. Bye.